Ek groet jou vandag in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus. Welkom by die program. Kry vir jou 'n koppie koffie, koppie tee. Trek nader jou Bybel, trek op jou handbriek in jou lewe. Sit af die selfoon en luister vandag baie mooi wat God se Heilige Gees op my hart kom lê het. My leerstelling se naam vandag is God se perfekte wil vir jou lewe. Lewe jy in God se perfekte wil? Dit is nou as God se Heilige Gees lei jou daagliks deur sy stem. Dis wanneer jy in sy perfekte wees. So God se stem is elke dag deel van jou lewe. Jy maak hom deel van elke besluit in jou lewe. Of lewe jy in God se toelaatbare wil? Dit is nou, jy is wel 'n Christen, jy glo in Jesus Christus, maar jy luister glad nie na die stem van die Heilige Gees. Jy kan ook nie die stem van die Heilige Gees hoor nie. Verstaan jy, baie belangrik. So, ja, jy glo wel, jy is 'n Christen, jy glo in Jesus Christus, maar jy luister glad nie na die stem van die Heilige Gees. Jy kan nie die stem van die Heilige Gees hoor nie. En dan natuurlik, of jy lewe in 'n woestynwêreld waar God glad nie 'n sê of 'n plek in jou lewe het nie. Jy is jou eie God, in jou eie koninkryk, geestelik is jy dood. Alright, so daar staan geskrywe, 'n liggaam wat nie asemhaal nie, is dood. So is die geloof wat nie tot dade kom nie, ook dood. Baie mense lewe of God nie bestaan nie. Nou die dag luister ek na 'n baie bekende sanger se gesprek en onderhoud op die radio. Of dit 'n man of 'n vrou is, maak nie regte saak nie. Maar tydens die gesprek op radio het die sanger sommer sy of haar platform gebruik om sy of haar siening van Christendom op die publiek af te dwing. Hoe hy of sy na die lewe kyk en hoe God volgens hulle siening met mense praat en optree. God is 'n God van genade, liefde, barmhartigheid. Jesus het 'n groot prys vir ons almal betaal. God is nie 'n monster nie. Alright, so, maar weet, moenie dat enige geestelike leier of kerk jou wys maak dat God jou straf of veroordeel nie. God het jou lief, net soos jy is. Ons mag nie oordeel nie. Leef en laat leef. Net God se Heilige Gees kan jou verander. Jy kan nie jouself verander nie. Jesus is die perfekte offer wat vir ons almal se sondes betaal en gesterf het. Sy genade is vir ons genoeg. God seën my. Ek is baie dankbaar. Dit was die woorde van daai persoon, of dit nou man of 'n vrou is, maak nie saak nie. My eerste gedagte was, snaaks hoe vinnig populêre en bekende sangers en politieke leiers, ikone en geesvervulde predikante kan verander. Skielik weet hulle alles. Dadelik is hulle geroep, mans genoeg om in die naam van die Here Jesus Christus te praat en op te tree. Mans genoeg om 'n volk uit slawerny uit te bevry. 'n boom word aan sy vrugte geken. 'n goeie boom kan nie slegte vrugte dra nie, en 'n slegte boom ook nie goeie vrugte nie. Soms raak 'n mens jou eie God. Die me, myself en I in jou lewe gaan na jou kop toe. Hou jou talent op die grond, nie binne jou kop nie, dink ek vir myself. Maar ek los dit daar en kom by my bestemming aan. Net tyd sal leer. Ek sal wel 'n fyn oog op hierdie sanger hou. Dit was my gedagte, dit wat in my hart omgegaan het. Op Paasnaweek, op die opstandingsdag van die Here wat Sondag is, op baie medebroers en susters se Sabbatdag van die Here, sing en dans hierdie einste sanger voor tientalle mense tydens 'n konsert binne Suid-Afrika. Dadelik is alle oë, alle aandag op hom of op haar gefestig. Jesus Christus moet maar wag, die eie ek is nou in beheer. Alles is een groot jol. 'n boom word aan sy vrugte uitgeken. Jy is geweeg en dadelik te lig gevind. Dit is baie duidelik aan jou optredes dat jy nie God se stem kan hoor nie. Hoekom? Want jy is jou eie grootste vyand. Jy is 'n God. Jy is populêr. Vir jouself is jy 'n ikoon. Maar vir swak gelowige mense, vir goddeloses wat Jesus Christus nie ken nie, is jy 'n struikelblok. Jy is deel van die probleem binne Suid-Afrika. Ja, jy en al die organiseerders wat hierdie konsert gereël het,
Dit walg my. Ek skaam my vir Christene soos julle. Julle bring ons God, ons geloof se naam, in oneer. Mense maak van hierdie tipe mense wat hulle is. Hoekom? Want hulle veraf God sulke tipe mense. Maar eintlik is hulle struikelblokke vir mense wat nog nie tot bekering gekom het nie. Ek gee nie om wie en wat jy is nie. Jy kan die staatspresident wees, die beste sanger, die beste rugbyspeler, die beste atleet, die beste dokter, die beste politikus. Ek gee nie om nie. Jy bly 'n mens, nie 'n God nie. Nie almal van ons veraf God mense soos julle nie. Ek buig aan aanbid net een God en sy naam is Jesus Christus. Ja, ek is baie bly en dankbaar saam met julle vir die talente wat julle van God ontvang het, vir die gawes wat hy vir julle gegee het. Maar moet nooit julle gawes of talente gebruik om ander mense te mislei, te vertrap of hulle van God se egte suiwer evangelie afvallig te maak nie. Jy gaan baie sleg tweede kom. Vandag gaan dit miskien baie goed met jou. Jy het alles wat jou hart begeer, mense wat jou volg en jou veraf God, baie followers op Instagram en Facebook, Twitter, YouTube, Telegram, WhatsApp ensovoorts. Maar gaan vra vir Oscar Pistorius, hoe vinnig kan dit verander? Gaan vra vir Hansie Cronje en vir Joos van der Westhuizen, hoe vinnig kan dit verander? Julle bly mense, moet dit nooit ooit in julle lewens vergeet nie. Dit is soos 'n atleet wat atletiek hardloop. Sonder die ander atlete, sonder die toeskouers is hy of sy absoluut niks nie. Baie van ons is miskien meer geseënd as ander. Baie van ons het meer talente gekry as ander. Maar ons moet dit altyd kan gebruik tot voordeel van God se koninkryk. Jy kan 'n positiewe verskil maak as jy wil, maar nie op so 'n manier nie. Jy speel 100% in Satan se kraal in. Hy sal jou nie plaat terwyl jy hoor as God lewe nie. Daar staan geskrywe, hoor die woord van die Here. 1 Samuel 2:30. Die een wat my eer, sal ek eer. En die een wat my minag, sal ek minag. 1 Petrus 5:5. God weerstaan hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Julle is veronderstel om dankbaar te wees vir julle talente gawes wat julle van God ontvang het. Julle is veronderstel om 'n voorbeeld te wees vir ander, die sout van die aarde, die lig vir goddeloses wat in duisternis vasgevang is en lewe. Maar nee, in julle geval het die wêreld gewen. Geld, roem en die eie ek is vir julle belangriker as gehoorsaamheid en dankbaarheid aan die Here. Hoor vandag die woord van die Here, daar staan geskrywe, Matteus 13, vers 40 en 43, luister baie mooi na die skrif, wat ek vandag wat op my hart lê, of vir mense soos julle te gee, wat ander mense, wat struikelblokke is in ander mense se lewens. Matteus 13, 40 tot 43, soos die onkruid bymekaar gemaak en met die vuur verbrand word, so sal dit by die volëinding van die wêreld wees. Die seun van die mens sal sy engele stuur, en hulle sal uit sy koninkryk verwyder almal wat ander mense in sonde laat val, en almal wat die wet van God oortree, en sal hulle in die brandende oond gooi. Daar sal hulle huil en op hulle tande kners. Dan sal die gelowiges in die koninkryk van hulle Vader skitter soos die son. Wie ore het, moet luister. Die dag as alles in Suid-Afrika ontplof en uitmekaar uitval, sal julle die mense wees wat die hardste roep na die Here. So het die volk Israel ook op die harde manier geleer. Al wanneer Israel bekeer het, is wanneer dit sleg gegaan het met hulle. God bring oorlog, hongersnood, verdrukking en pes oor hulle pad, oor sy volk, dan draai hulle terug na die Here toe. Dis hoe dit nog altyd gewerk het. Gaan lees die Bybel. My liewe vriend en vriendin, my liewe landsgenoot en kollega, my liewe kunstenaar, moet nooit jou seëninge van God in geld, mag of materiële dinge meet nie. Hoorie wat ek vandag sê, ek wil dit weer sê. Moet nooit jou seëninge van God in geld, mag of materiële dinge meet nie. Party van ons het baie, party van ons het min. Maar vir alles sal daar rekenskap geëis word op die finale dag van oordeel. Vir God gaan alles oor die siele van die mens. My liewe broer en suster, ek kan julle almal uitnooi vandag. Kom hier na my toe, dan wys ek vir julle hoe lyk mense
wat glad teen Jesus Christus glo nie, wat in ander gelowe vasgevang is, soos Hindoeïsme, Boeddhisme, baie van hulle wat in Islam, Moslem gelowe vasgevang is. Dan kom kyk jy hoe lewe die mense, skatryk, van die grootste huise, die beste karre, die meeste geld, hulle het alles wat hulle harte wil begeer. En dit wat ek vandag vir jou sê, moenie dink, omdat jy 'n mooi bakkie ry of 'n ryk kar ry en jy het groot huise en plase en strandhuise en jy het sakke en sakke vol geld om jou seun in dit te meet nie. Ek kan vandag vir jou sê, in my ervaring, 9-10 jaar se ervaring in die bevrydingswerk vir die Here, alles hier buite gaan oor die siele van die mens. Goed en sleg, daar's mense wat in ander gelowe was, daar's ateïste, daar's mense wat in afgodsdienste soos vrymeselary en broederbonde vasgevang is, mense wat nie glo in Jesus Christus nie, baie wat in die moslems geloof, of boeddhisme en hindoe geloof vasgevang is, wat skatryk mense is, wat die beste het, wat goed doen, wat goeie besighede het, wat alles wat hulle harte moet begeer, moet nooit jou seëninge in geld, mag of materiële dinge meet nie. Jy sal 'n absolute dwaas wees. Hoor wat ek vandag vir jou sê. Jesus se woord aan sy disippels was die volgende: 'n ryk mens sal moeilik in die koninkryk van die hemel kom. Dit kan jy lees in Matteus 19:23. Wie 'n vriend van die wêreld wees, wys daarmee dat hy 'n vyand van God is. Jakobus 4:4. Wat help dit 'n mens tog om die hele wêreld as wins te verkry en sy lewe te verloor? Wat sal 'n mens kan gee in ruil vir sy lewe? Wie hom dan vir my en my woorde skaam, te midde van hierdie ontroue en sondige geslag, vir hom sal die seun van die mens hom ook skaam, wanneer hy kom saam met die heilige engele en bekleed is met dieselfde heerlikheid as die Vader. Dit kan jy gaan lees in Markus 8:36 en 38. Ek praat omdat ek lief is vir jou, omdat jou siel vir God kosbaar en belangrik is. Ek verneder jou nie, ek noem nie jou naam nie. Daar's 'n tyd en 'n plek vir alles. Paasnaweek is nie die tyd om jouself te vereer of te verryk nie. Dit is 'n tyd van dankbaarheid, eerbied, erkenning vir alles wat Jesus Christus aan die kruis vir ons kom doen het. Ons sal almal moet terugbeweeg na die basics toe van Christendom. Daar staan geskrywe, Lukas 6:46, watter sin het dit dat jy my aanspreek met Here, Here, en nie doen wat ek sê nie? Is dit nie die waarheid nie? Johannes 3:36, wie in die Seun glo het die ewige lewe, wie egter aan die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die straf van God bly op hom. Mense lewe hier buite, of God en sy woord nie bestaan nie. Ons het absoluut geen respek meer vir alles wat Jesus vir ons aan die kruis gedoen het nie. Sport, geld, vakansie, konserte, visvang, jol, drank en kuier het vir ons belangriker as God geword. Die woord is hard en duidelik, luister mooi. 2 Timoteus 3:4 en 5. Hulle sal eerder liefde vir genot hê as liefde vir God. Hulle sal nog die uiterlike skyn van die godsdiens hê, maar die krag van die godsdiens sal hulle nie ken nie. Wat sê die woord? Bly weg van sulke mense af. Hart en duidelik, moet jou nie meng met die sewels nie, want dan vreet die varke, jy is deel van die probleem. Hulle struikelblokke in hulle lewe, in jou lewe. Pas op vir daai tipe mense. Baie van hulle lyk soos wit geverfde grafte. Buite lyk hulle skoon en wit, maar diep hier binne lê die doodsbene rond. Dis daar waar die onrein geeste uit hulle uit manifesteer. Onthou, jou liggaam bestaan uit 'n siel, gees en 'n vlees uit. Dit is hoekom God vir ons geleer het. God is gees. Ons moet God in gees en in waarheid kan aanbid. Alles hier buite gaan oor gees. Die Here gee 1 Korintiërs 5:9-13 weer vir my om met julle te deel. In die vorige brief het ek aan julle geskryf om nie met mense om te gaan wat in onsedelikheid leef nie. Daarmee het ek glad nie die onsedelikes of die geldgieriges, die bedrieërs of afgodsdienaar van hierdie wêreld bedoel nie, want om hulle te vermy, sou julle uit die wêreld moes pad gee. Wat ek geskryf het, was dat julle nie moet omgaan met iemand wat homself 'n gelowige noem, wat in onsedelikheid of geldgierig
of 'n afgodsdienaar, of 'n kwaadprater, of 'n dronkaard, of 'n bedrieër is nie. Met so iemand moet julle nie eers saam eet nie. Per slot van rekening is dit nie vir my om oor mense buite die gemeente te oordeel nie. God sal oor hulle oordeel. Maar julle moet oor julle eie mense oordeel. Verwyder die slegte mense onder julle uit. Hard en duidelik, dit is die Bybel wat hier praat. Verwyder die slegte mense onder julle uit. Mense wat God halfhartig dien, wat hypocriet, wat skynheilig is, wat hierdie kant skree, Here, Here, maar aan hierdie kant is hulle eie God. Geld en mag en die eie ek, alles wat hulle besit en wie en wat hulle is vir hulle belangriker as God. Pas op vir daai tipe mense. Verwyder die slegte mense onder julle uit. Waak en bid. Ek gee nie om wie die persoon, hy kan wit, bruin, swart, man, vrou, ek gee nie om wie hy is nie. 'n boom word aan sy vrugte geen. Kyk hom in gees, kyk hom deur God se oë, en jy sal dadelik weet met wie en met wat jy werk. Vir jare vier ons nagmaal soos ons dit weer eens gevier het die jaar. Nog steeds is daar geen vrug en seën op ons land of op ons mense nie. Kyk na ons land. Kyk na ons mense, hulle is geestelik siek hier buite, sien die rooi ligte, sien die gevaartekens, kyk geestelik en vleeslik na ons omstandighede. Ek wil so ver gaan om te sê vanoggend, ek wil so ver gaan om die volgende te sê, as jy met enigiets anders, behalwe met Jesus Christus besig was oor Paasnaweek, dat jy nog nie tot volle inkeer in jou lewe gekom het nie. Hoor jy wat ek sê? As jy met enigiets behalwe met Jesus Christus besig was oor Paasnaweek, het jy nog nie tot volle inkeer in jou lewe gekom nie. Daar's fout met jou. Jy is 'n draadsitter. Jy wil jou brood aan albei kante gebotter hê. Jy wil hemel toe gaan, maar jy wil absoluut niks doen om hemel toe te gaan nie. Jy wil die wêreld met al sy lekkernye geniet. Môre is nog 'n dag. God sal verstaan. Duidelik besef jy nie die erns van die saak nie. Jy is ondankbaar en definitief 'n voorbeeld vir ander mense wat nog nie tot bekering gekom het nie. Jy is 'n lou Christen. Volgens die woord van die Here sal God jou uit sy mond uitspoeg. Jy sal die koninkryk van God nie sien nie. Hoor vandag die woord van die Here, maak toe jou oë, luister wat ek vir jou lees, Openbaring 3, 15-16, ek weet alles wat julle doen, ek weet dat julle nie koud is nie, en ook nie warm nie, as julle tog maar koud of warm was, maar nou, omdat julle lou is, nie warm nie, en ook nie koud nie, gaan ek julle uit my mond uitspoeg. God soek die beste. Hy soek die mense wat hulle self bo God stel en wat koud is, wat dink hulle self God nie. Nog geskryf wat die Here gee, Hebreërs 10:25. Ons moet nie van die samekomste van die gemeente af wegbly, soos party se gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan, en dit des te meer na mate julle die oordeelsdag sien naderkom. Matteus 3:7-10 gee die Here ook vir julle. Toe hy merk dat baie van die fariseërs en die sadduseërs kom om deur hom gedoop te word, sê hy vir hulle, julle slange, wie het julle wys gemaak dat julle die dreigende toren kan ontvlug? Dra liewer vrugte wat bewys dat julle bekeer is. Julle moet julle nie verbeel dat julle by julleself kan sê, ons het Abraham as voorvader nie. Dit sê ek vir julle, God kan uit hierdie klippe kinders van Abraham verwek. Die byl lê klaar teen die wortel van die bome. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. Nog 'n skrif wat die Here vir julle gee. Matteus 25, vers 14, vers 19, vers 24-30. Ek lees dit vir julle, ekskuus. Verder gaan dit soos met 'n man wat op reis wou gaan. Hy het sy slawe bymekaar geroep en sy besittings aan hulle toevertrou. Na 'n lang tyd het die eienaar van daardie slawe teruggekom en van hulle rekenskap gevra. Toe kom die een wat net een goue muntstuk ontvang het en sê, meneer, ek ken u en weet dat u 'n harde man is, wat oes waar u nie gesaai het nie en pluk waar u nie geplant het nie. Omdat ek bang was, het ek u muntstuk in die grond gaan begrawe. Hier is u en u geld terug. Hier het ek u en u geld terug. Toe sê sy eienaar vir hom, jy is 'n slegte en 'n lui slaaf. Jy het geweet dat ek oes waar ek nie gesaai het nie en pluk waar ek nie geplant het nie. Dan moes jy my geld in die bank gesit het
en ek sou dit by my koms met rente teruggekry het. Vat die muntstuk van hom al weg en gee dit aan die een wat die 10 het. En elkeen wat het, sal meer gegee word, en hy sal 'n oorvloed hê. Maar van hom wat nie het nie, sal ook die bietjie wat hy het, weggevat word, en gooi die nuttelose slaaf uit die diepste duisternis daar buite. Daar sal hulle huil, en op hulle tande kners. Jy sien, jy gaan rekenskap gee, jy kan nie halfhartig die Here wil dien, en 'n struikelblok wees vir mense. En môre as jy voor die Here staan, dan wil jy onskuldige Hansie speel nie. Verstaan jy, dan Here, ek het nie geweet nie. Mense, God sien en hoor en weet alles. Hy ken die diepste donkerste geheim van ieder en elk van ons harte. As jou geloof jou niks kos nie, dan beteken dit ook niks nie. Tyd van speel is verby. Wil jy hemel toe gaan, of wil jy hel toe gaan? Baie, baie maklik. Maak 'n keuse, maak jou besluit. Môre is dalk te laat. Jy kan kwaad raak. Jy kan my vervloek, sleg sê en beskinder. Dit pla my glad nie. My werk is om te praat, of mense luister of nie. Die Here gee vir jou die skrifte, Jesegiel 3:18-21. Wanneer ek vir 'n goddelose sê hy gaan sterwe en jy waarsku hom nie, jy praat nie en jy waarsku nie die goddelose teen sy bose optrede om hom so in die lewe te hou nie, dan sal hy deur sy sonde sterwe, maar ek sal van jou rekenskap eis vir sy dood. As jy hom waarsku en hy bekeer hom nie van sy goddeloosheid nie, van sy bose optrede nie, sal hy deur sy sonde sterf. Maar jy sal jou eie lewe behou. En wanneer iemand wat tot dusver reg gelewe het, die regte lewe laat vaar en onreg doen, en ek bring hom tot 'n val, sal hy sterwe. Omdat jy hom nie gewaarsku het nie, sal hy deur sy sonde sterf en sal die goeie dinge wat hy gedoen het nie onthou word nie. Maar ek sal van jou rekenskap eis vir sy dood. As jy hom waarsku om nie te sondig nie, en hy sondig nie, sal hy bly lewe omdat hy hom laat waarsku het, en jy sal jou eie lewe behou. Nog 'n skrif, jy sien ons moet praat of mense luister of nie. Jeremia 1:17, maak klaar, staan op, sê vir hulle alles wat ek jou beveel. Moenie vir hulle skrik nie, want dan verpletter ek jou voor hulle oë. 1 Timoteus 5:20, die wat verkeerde dinge doen, moet jy openlik bestraf, sodat die ander ook afgeskrik kan word. Hard en duidelik. As ek en die Here jou nie op jou knie kan bring nie, dan sal die Satan dit wel vir jou doen. Net tyd sal leer. Moet nooit vir God sê jy het nie geweet nie, want hy weet jy is gewaarsku. Op die dag wanneer God optree en straf, sal hy vir jou die volgende sê: soggens en saans stuur ek my profete na jou toe, maar jy wou nie geluister het nie. Jou hoogmoedigheid het jou tot 'n val gebring. Gebruik die kans. Gebruik die kans wat Jesus Christus vir jou gegee het. God het vir ons alles gegee. Alles. Vat dit, doen dit, kom in suiwerheid en heiligheid. Moenie verder uitstel nie. Môre is dit dalk te laat. Jy weet my liewe broer en suster, almal wat vandag na my luister. Jesus het vir ons alles gegee. Hy het sy bloed gegee. Hy het as lam is hy geoffer aan die kruis. Al wat God van jou verwag is om te bely, jou sondes te bely, te bekeer, bevryding te kan ontvang, sodat jy verlos en vry kan kom, siel, gees, vlees, verstand en hart. Gaan dan uit, sê die woord, en sondig nie weer nie. Bekeer, erken, bely, distansieer van alle sondes in jou lewe. En bewys jou bekering met daar wat by jou bekering pas. Gaan dan uit, sê die woord, en sondig nie weer nie. Geloof gaan gepaard met dade, dade gaan gepaard met geloof. Jakobus 2:14-26. Galasiërs 6:7 en 8. Wie op die akker van sy sondige natuur saai, sal die dood en die verderf oes, maar wie op die akker van die Heilige Gees saai, sal genade ontvang en die koninkryk van God oes. Ek praat met baie mense wat met my paie gekruis het, baie mense wat my ken, wat by my aan huis was, baie mense wat al na my leerstellings geluister het. Dan sit hulle op sak en as. Vir 'n paar dae gaan dit goed en dan gaan dit vir 'n paar dae sleg. Vandag staan jy, môre lê jy. Weet jy wat, vandag het jy alles, môre het jy niks. Weet jy wat, dan praat ek en ek vermaan en ek waarsku en ek sê vir hulle, luister hierso. Ek bid vir hulle, ek beraad hulle, ek ondersteun, ek bemoedig hulle, ek loop saam met hulle die pad. Dan sê ek vir hulle, weet jy wat,
Jy het nog nie sondebelydenis gedoen nie. Jy het nog nie bevryding gedoen nie. Die Here lê op my hart. Ja, wanneer die tyd reg is, wanneer jou gees en jou hart reg is om 'n keuse en 'n besluit te maak, moet jy deur die bevryding kan gaan werk. Gaan bely al jou sonde, weet opreg en eerlik en vertrou vir God. Bely jou sondes en vertrou deur die krag van die Heilige Gees, deur die bloed van die lam, deur jou geloof in Jesus Christus, dat God jou deur daai bevryding, siel, gees en vlees gereinig en sal suiwer van elke reg wat Satan oor jou lewe het. Luister wat ek vandag vir jou sê, my liewe broer en suster, landsgenoot, vriend en vriendin, luister wat ek vir jou sê. Dit is common sense. As daar bloedlyn vloeke in jou lewe is wat deur jou ouers se bloedlyne kom, pa en ma se kant. Dis common sense. As jy in sonde geleef het en Satan het geestelike regte daarvoor verkry, hy het jou aangekla in die hemel en God het toegestaan en toegelaat dat jy aangeval en aangekla word. God kan jou nie beskerm as jy buite die riglyne bepaling van die woord lewe nie. God kan jou nie beskerm as jy buite jou gesag autoriteit optree of wanneer jy self onder die beskermingsvlerk van God uitbeweeg nie. As jy vooriewerse seks geleef het in homoseksualiteit, as jy abortus gehad het, as jy moord gepleeg het, verkragt het, besig is met afgodsdienste, valse gelowe, oproep van voorvader geeste rituele, as jy gesteel het, as jy begeer het, as jy egbreek gepleeg het, is dit jou plig om nie daar te sit en sê ek is 'n Christen en elke jaar in 'n jaar uit nagmaal te gebruik. Dit is jou opdrag. Dis jou verantwoordelikheid om sondebelydenis te gaan doen en bevryding te gaan doen. Jy moet siel en gees verlos en vry kan kom. Maar weet jy wat? Nee, jy kan dag en nag Bybel lees, jy kan dag en nag nagmaal gebruik, jy kan dag en nag bid en vas. Terwyl Satan geestelike regte oor jou lewe het deur sonde, of dit nou deur jouself of jou bloedlyne kom, gaan hy vir jou pak slaag gee. Jy gaan sukkel om op water te stap, jy gaan sukkel om op te staan, want jy gaan aangeval word, en al wat die Here van jou gaan sê, ek het jou alles gegee, my seun is die lam wat jou geslag is, die Bybel is hard en duidelik, bekeer, erken, bely, distansieer van alle sondes in jou lewe, bewys jou bekering met dade wat by jou bekering pas. Daai goed gaan nie net verdwyn nie. Ons moet die riglyne en die fondamente waarvoor Jesus Christus gesterf het, waarvoor profete en apostels hulle lewens opgeoffer, ons moet dit nakom. Daar stappe, Jesus het ons alles gegee. Geestelik en vleeslik moet jy kyk na die kruis, na die opoffering, die offer wat Jesus vir ons kom gee het. En jy moet verstaan waar sondes vandaan kom. Hoe kry Satan sy geestelike regte en hoe breek jy dit? Want wat ek wil vandag weer sê, baie mense kom op my pad, dan sink hulle is nie op lekker plek nie, en hulle wonder of God daar is. Hulle is bang vir die dag van môre, hulle weet nie hoe gaan hulle dit maak nie. Hulle lewens val uit mekaar uit. Maar na maande wat ek met hulle bedien het en beraad vir hulle gebid, ek sê, luister hierso, daar's geestelike deure van sondes in jou lewe oop. Jy kort bevryding, jy moet sondebelydenis gaan doen, kan werk die bevrydingskursus deur. Maar dit gaan hier in, en dan gaan dit daai kant uit, en na 3 maande sit hulle nog so Job op sak en as, en kry hulle self jammer, en wonder waar is God? Kom ek vertel jou iets, dit gaan nie uit die lug uit op jou afkom, dit gaan nie, ek bedoel, jy gaan nie net 'n woord spreek en alles is net weg nie, jy moet die riglyne van die woord, jy moet kan gaan gryp na die hand van Jesus Christus, dis jou plig ook, verstaan jy, dis give and take, om 'n Christen te wees, is nie net vat en gee, vat en alles kom van een kant af nie, jy moet jou deel ook doen, dis harde werk om 'n Christen te wees, en dis hoekom jy moet selfondersoek doen, jy moet tekenbord toe gaan, jy moet bereid wees om te kyk na jouself, verstaan jy, as jy na die bevrydingskursus van staan op vir Jesus kyk, daar 55 vrae wat gevra word, jy moet kan openhartig, moet jy dit kan bely, daar partykie goed waaroor jy skaam is, waaroor jy vir jou neder is, maar jy moet dit kan openbaar, want as jy iets openbaar, word het van die duisternis tot die lig gebring, en dan stap 2, is waar die grond goed en reg voorberei word, dit is so verskriklik belangrik, dat jy verstaan, jy moet weet wat sonde is, jy moet weet wat beteken om tot 'n volle inkeer te kom. Jy moet kan weet hoe kan Satan jou aanval. Gesondheid, finansieel, seksueel, jou man, jou vrou, jou kinders, jou besigheid, jou werk, familie, jou verhouding met God,
Jy moet dit kan weet, die voorbereiding is so kritiek, die grond moet goed en reg voorberei word, voordat die saad geplant kan word. Ons moet op dieselfde vlakke kan beweeg, ons moet die Bybel goed en reg kan verstaan. Jy moet kan weet wat sonde is, wat sonde is wat tot die dood lei, die doodstraf sonde is, en wat sonde is wat nie tot die dood. Jy moet dit kan verstaan. Dan moet jy, as jy alles verstaan, moet jy die bevryding kan gaan deurwerk. Jy moet jou sondes hardop voor die Here bely. En dan bid ons saam, in die bevryding, bid ek saam met jou, al is ek nie fisies saam met jou daar nie. Bid ek dat die Here jou verlos en vry maak, siel, gees, vlees, verstand en hart, van enige geestelike regte en deure wat Satan in jou lewe het. Kettinge, laat dit sal loskom van jou voete af. Is die koord Jordaan wat jou vry maak, dit is die Heilige Gees wat jou vry maak. Maar as ek met jou gepraat het, 'n maand, 2, 3, 4, 5, 6 maande terug, en jy kom na my toe, en jy sit nog steeds op sak en as, en kry jouself jammer, dan wil jy nie luister nie. Dan wil jy speel. Dan besef jy nie hoe kritiek en belangrik sondeblys en bevryding is nie, want dis al manier hoe jy Satan se regte oor jou lewe gebreek is, deur sondeblys en bevryding. Daar's geen ander manier nie. Maar terwyl jy sit en wag en jy is meer as welkom dit te doen, moet jy weet, iewers te kan jou tyd uitloop. Verstaan jy? Nie een van ons weet hoe lyk die dag van môre nie, hoe lyk dit oor 'n dag, oor 'n week, oor 'n maand, ons weet nie. God kan jou môre kom haal, en omdat jy die hele tyd sit en uitstel, is dit 'n risiko wat jy vat. Jy dobbel met jou plek hemel toe. Dis baie belangrik. Is eintlik baie maklik. Wil jy hemel toe gaan of wil jy hel toe gaan? So maklik as dit. My tweede vraag, glo in Jesus Christus, glo in hom, ja of nee? En dan van daar af, klim jy die boot uit in geloof. Daar seker goed wat ons as geestelike leier vir julle kan doen. Ons kan beraad, bedien en ondersteun. En met wysheid bedien. Maar daar is goed wat ons nie kan doen nie. As jy uit die boot uit klim, vat God oor. Dis hy wat sorg dat jy nie verdrink nie. Dis hy wat sorg dat jy nie sink nie. Dis hy wat jou op die water hou. En dis waar geloof vandaan kom. Om te besef, hier's 'n geesteswêreld hier buite. Jy glo in die Heilige Gees, kan jy die Heilige Gees sien? Nee. Verstaan, jy kan dit nie sien nie. Nou net so kom Satan en sy bose magte ook na jou toe. Jy kan nou nie sien nie wat jou geestesoog is toe. En dis waaroor alles gaan. Maar omdat ons alles in vlees kyk, omdat ons in vlees stagneer in hierdie wêreld geniet, sit ons waar ons sit. En dan wil ek ook vandag vir jou sê, help jy bel my en jy huil en jy kla en stuur boodskappe hoe jammer jy jouself kry en God het van jou vergeet en jy wonder of God bestaan, as jy nie die riglyne bepalings van God se woord volg nie, as jy nie gryp na die hand wat jou kan verlos en vry maak nie. Verstaan my punt baie mooi. Bevryding en sondeblys is nie 'n towerstafie en ewe skielik doen jy dit en dan kry jy double story huise en jy ry die beste kar en sakke vol geld nie. Nee. Jy sal altyd 1 Petrus 1 vers 6 en 7 sê die woord, jy sal soos goud gesuiwer word. Jy sal deur allerlei beproewings en verdrukking gaan, maar wie eintlik volhou sal reg wees as Jesus Christus kom. 2 Korintiërs 10 17 en 18, as ons roem, moet ons in die Here roem. Die een wat die beproewing deurstaan, is nie die een wat homself prys, maar die een wat deur die Here geprys word. As jy in suiwerheid en heiligheid kom, dan, jy moet verstaan, as Satan geestelike regte oor jou siel, gees, vlees verstaan, of het nou deur jou bloedlyne kom, of deur jou eie sonde, dan vra hy regte daarbo aan om jou aan te val. Verstaan jy? Hy vra dit, God is 'n regverdige God, 'n regverdige regter, hy sal nie jou kant kies nie. Alright. Maar as jy in suiwerheid en heiligheid voor God staan, jy is heeltemal gesuiwer, Satan het geen regte, geen seggenskap oor jou lewe nie. Alright, jy het verlos en vrygemaak, God het jou verlos en vrygemaak. Dan kan jy nog steeds as 'n Christenkind van God deur moeilike beproewings en verdrukking gaan, want dis die skrifte wat ek vandag vir jou gelees het. Jou lewe op aarde, die wêreld sal jou haat, want jy is nie meer deel van hierdie wêreld nie. Jy sal 'n moeilike lewe hê. So as jy vandag nog nooit bevryding gedoen het in sondeblys nie, en jy gaan deur lewende hel, weet dat die kans baie goed is, dat dit Satan is wat jou bo aangekla het, hy het regte gekry, en hy hou partytjie in jou lewe. Alright, as jy vandag wil sê, Koert, ek het klaar sondeblys, ek het klaar bevryding deurgewerk, maar dit gaan nog steeds moeilik in my lewe. Nou wil ek vandag vir sê, weet, dit is God wat jou moontlik beproewings en verdrukking oor jou lewe toestaan en toelaat, want
Soos goud sal jy gesuiwer word, jy sal gelouter word, en so word jy sterker, deur geloof te stap in moeilike tye, God te loof, eer en te prys in goeie en slegte tye. Maak nie saak wat jy deurmaak nie, God sal jou nooit los, jou nooit verlaat nie, maar vir die duiwel sal jy 'n struikelblok wees, jy sal vir hom 'n bedreiging wees, en dis hoekom hy die heiliges van die Allerhoogste so aanval. Gaan luister daai leerstelling, gaan luister, hoe val Satan die heiliges van die Allerhoogste aan, mense wat in suiwerheid en heiligheid voor God lewe. So ek wil vandag vir jou sê, as jy vandag na my luister, jy het ook nooit die bevrydingskursus deurgewerk, en sonde bly dit, daai 4 stappe deurgewerk, wil ek vandag vir jou sê, maak 'n keuse, so gou as moontlik in jou lewe, jy moet opreg wees, jy moet kan glo in Jesus Christus, wil jy hemel toe gaan, wil jy hel toe gaan, dis klaar, net God ken jou hart, hy ken die diepste donkerste geheim van almal van ons harte. Jesus Christus gaan nie namens jou uit 'n boot uitklim, jy moet dit doen, dis waar geloof inkom, dis al wat God van jou verwag, om te sê, Here, in hierdie lewe is niks vir my belangriker as U nie. Die Bybel sê, as jy jouself nie kan verloor nie, kan jy Jesus Christus nie volg nie. En as enigiets vir jou belangriker as Jesus Christus is, kan jy hom nie volg nie. En dit sluit jou ma, jou pa, jou broer, jou suster, jou kinders, jou vrou, jou man, jou bosplase, jou strandhuise, jou talente, jou rykdom, jou polisse, jou geld, dit sluit alles in. As enigiets vir jou belangriker as Jesus Christus, kan jy hom nie volg nie. Klaar, dis God homself wat daai 2 lyne in die Bybel getrek het. Jy moet 'n hartsbesluit doen. Jy moet die keuse maak. Ek kan dit nie vir jou doen nie. En jy is meer as welkom om nog 'n dag, nog 'n week, nog 'n maand, nog 'n jaar, nog 10 jaar uit te stel. Maar jy moet besef en jy moet weet. Nie een van ons weet hoe lyk die dag van môre. Môre loop jou tyd miskien uit. En omdat jy sit op die draad en jy weet nie wat wil jy doen en jy stel uit en môre is nog 'n dag. As jou tyd hardloop hy uit. En dan wil ek vandag sê, dink jy vir jouself, dink jy Satan en sy bose koninkryk wil hê jy moet sondebelydenis doen? Dink jy Satan wil hê jy moet bevryding doen in sy lewe nie? Maar weet jy wat, hy geestelike regte oor jou, en jou moontlik oor jou nageslag, jou kinders, oor die bloedlyne, hy geniet homself, hy hou partytjie, gaan kyk na my leerstellings oor bloedlynvloeke. So terwyl jy halfhartig die Here dien en die wêreld geniet hier buite, en jy is eintlik jou eie God, sal die wêreld vir jou warm raak. Ja, jy sal miskien alles hê wat jou hart begeer hier buite, maar ken jy werklik vir God? Kan jy werklik sy stem hoor? Weet jy wat jou geestelike gawes is? Kan jy na sy stem luister? Kan hy jou stuur? Kan hy jou gebruik? Maak jy hom deel van jou lewe? Dit waar probleme sit, groot probleme. So ja, baie mense kry spaaie met my, en ek doen alles wat ek moontlik kan, ek bid, ek ondersteun, ek bemoedig, ek beraad, ek bid, ek doen alles, en ek sê vir hulle wat die Here op my gees op my hart het, maar ek kan jou tot by die water bring, ek kan jou nie maak drink nie, wil jy hemel toe gaan, maak die keuse en besluite vandag, en trek jy handbriek in jou lewe op, soek allereers die koninkryk van God, en die res sal vir jou gegee word. Nader tot God, en hy sal homself deur jou laat vind. Ken hom in al jou weë, en hy sal die paaie vir jou gelyk maak. Jy moet die keuse besluit maak. Ek kan dit nie namens jou maak nie, maar kan jou die riglyne van die woord gee, en dit wat die Gees op my hart het om vir jou te kan gee. So baie belangrik, dis 'n hartskeuse en besluit. Help jy sit hier en kry jouself jammer, maar weet jy wat, al wat ek vir jou gevra het, jy al die bevrydingskursus deurgewerk, ja of nee? So maklik soos dit. Nee, koert my werk hou my te besig. Ek kry nie tyd nie. Wel, dan moet jy kyk wie sit op die troonstoel van jou hart. Sit Jesus Christus op die troonstoel van jou hart, of sit jou baas in jou werk, en jou eie ek belange en materiële dinge, en goud en silwer op die troonstoel van jou hart. Jy is die hoofpriester van jou eie tabernakel, jou eie tempel, jou eie liggaam. En jy moet besluit, wie sit op die troonstoel van jou hart? God, mammon, sport, wat sit hierso? Wie aanbid en dien jy? En dit wat belangrik is, kry jou lewe reg, kry 'n balans in jou, soek eers die Here op, en laat hy jou gebruik en jou vat waar hy jou wil gebruik, en jy loof Here en prys hom in goeie en slegte tye, want die dag wat die Jesus Christus, die trompet blaas en Jesus Christus kom af, jy wil nie voor hom staan en hakkel nie, jy wil weet waarheen jy gaan,
Dat die dooies begrawe, volg jy my. Dit was die woorde van ons broer en koning, verlosser en zaligmaker, ons rolmodel, Jesus Christus. In jou hele lewe wil jy nooit in die hemel instap en skaam wees op die manier hoe jy geleef het, of hoe jy jou werk vir die Here gedoen het nie. Die muntstukke, die talente, die gawes wat jy ontvang is daar vir 'n doel en 'n rede. Dis nie vir jou om aan jou eie koninkryk te bou nie. Want terwyl jy die wêreld geniet met al sy lekkernye, lag Satan jou uit, en hy het jou klaar wat hy jou wil hê, hy het jou klaar, jy moet dit geestelik kyk, en jy moet dit vleeslik kan kyk, maar kom ons gaan aan, ek wil nie te lank op hierdie punt bly staan nie, vertrou onvoorwaardelik op die Here, skies tog, stel jou volle geloof en hoop op Jesus Christus, net hy en hy alleen kan red, net hy en hy alleen kan jou waarlik vrymaak, dis absoluut die waarheid, geestelik, vleeslik en verstandelik. Die woord sê, luister na die woord van die Here, Jakobus 5:15-16, en as julle gelowig bid, sal dit vir die sieke genesing bring. Die Here sal hom gesond maak. As hy gesondig het, sal dit hom vergewe word. Bely julle sondes eerlik teenoor mekaar, en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. So as ons sondes tussen mekaar bely, sal ons genees word van ons siektes en vergewe word van al ons sondes. Hard en duidelik in die Bybel, geestelik, vleeslik en verstandelik. God is God. Jy moet net uit die boot uitklim. Dis al wat jy moet doen. Jy moet God onvoorwaardelik vertrou. Sê, Here, of ek leef of ek sterf, ek en my sal die Here dien. En ek wil weet waar jy gaan. Ek wil nie voor jou staan en hakkel en verskoning soek die dag wanneer jy voor God staan nie. Moenie uitstaan, moenie dobbel. Jy weet nie of jy nog môre of volgende week lewe nie. Dis nou. Jy maak nou die besluit, so maklik soos dit. 2 Korintiërs 7:1. Geliefdes, hierdie beloftes is ook vir ons. Laat ons dan reinig van alles wat liggaam, dis vlees, en gees verontreinig, en ons in gehoorsaamheid aan God volkome aan hom toewy. Daar's 2 wêrelde, daar's 'n geestelike wêreld, daar's 'n vleeslike wêreld. Hou dit in jou agterkop, is so verskriklik belangrik. Johannes 8:36, eers as die Seun jou vry maak, sal jy werklik vry wees. Skies tog. Johannes 14, vers 15, vers 21, 23 en 24, luister na die woord van die Here wat God vir julle gee. As julle my lief het, sal julle my opdragte uitvoer. Wie my opdragte het en dit uitvoer, dit is hy wat my lief het. En wie my lief het, hom sal my Vader lief hê, en ek sal hom ook lief hê, en my aan hom openbaar. Jesus antwoord hom, as iemand my lief het, sal hy my woorde ter harte neem, en my Vader sal hom lief hê, en ons sal na hom toe kom en by hom woon. Wie my nie lief het nie, neem my woorde nie ter harte nie. En die woorde wat julle hoor is nie myne nie, maar die Vader se wat my gestuur het. 2 Korintiërs 6:7, ons wapen vir aanval en verdediging is om die wil van God te doen. Nie die wil van die eie ek nie, nie die wil van Satan nie, nie die wil van ander mense nie, die wil van God. Maklik. Game, set and match. Klaar, daar's geen, hoe kan ek sê, daar's geen neutrale pad nie, daar's geen middelweg nie. Reg of verkeerd, en as storie, waar wil jy heen? Wil jy warm, koud, lou, watter tipe mens is jy? As jy in sonde lewe, is jy 'n slaaf van die sonde. Jy is 'n kind van die duiwel, jy is 'n kind van Satan, hoor hierso, nie van God nie. Hoor jy wat ek wil dit weet, luister mooi. As jy in sonde lewe of bly lewe of volhard, is jy 'n slaaf van die sonde. Jy is 'n kind van die duiwel, 'n kind van Satan, nie van God nie. En dit wat nou uit my mond uitgekom het, gaan ek nou vir jou stawe bevestig. Johannes 8:34. Jesus sê toe vir hulle, dit verseker ek julle, elkeen wat sonde doen, is 'n slaaf van die sonde. Dis vleeslike taal. Geestelike taal is jy 'n slaaf van Satan. Verstaan jy, hy misbruik jou as 'n vesting om al sy vuil werk te doen. Romeine 7:20. As jy sonde doen wat jy nie wil doen nie, dan is dit die sonde in jou wat dit deur doen. So dit is Satan in jou, geestelik, wat jou gebruik as 'n vesting om al sy vuil werk te doen hier buite. Hoor hierso, 1 Johannes 3 vers 5 tot 10, vir my die kragtigste skrif
Ek wil amper sê in die hele Bybel is hierdie stuk, hoor hierso, want hier sê die woord, hoekom het Jesus Christus aarde toe gedoen? Wat het hy hier kom maak? En hoe onderskei ek wat 'n geestelike beraader en bediener en 'n werker van God is, wat deur God bemagtig gesag autoriteit of hoe onderskei ek of jy 'n kind van Satan of 'n kind van God is? So maklik soos dit. Hoor die woord van die Here, 1 Johannes 3 vers 5 tot 10. Julle weet dat Jesus gekom het om die sondes weg te neem. En daar is geen sonde in hom nie. Iemand wat in hom bly, hou nie aan met sondig nie. Iemand wat aanhou sondig, het hom nie gesien nie en ken hom nie. Liewe kinders, moenie dat iemand julle mislei nie. Wie regverdig lewe, is regverdig soos hy regverdig is. Wie aanhou sonde doen, behoort aan die duiwel, want die duiwel hou van die begin af aan met sondig, en die Seun van God het juis gekom om die werk van die duiwel tot nie te maak. Iemand wat 'n kind van God is, doen nie meer sonde nie, omdat die Gees, die Heilige Gees van God in hom bly, en hy kan nie meer sondig nie, omdat hy uit God gebore is. Hieraan is dit duidelik, wie kinder van God en wie kinder van die duiwel is. Iemand wat nie regverdig lewe nie sy broer lief het nie, behoort nie aan God nie. Hard en duidelik. So dit is baie duidelik aan die skrif, jy moet ten minste kan weet wat sonde is. Weet jy hoeveel mense kom by my aan en weet hulle wat sonde is nie? Dit is absoluut skokkend, ek sê julle. Nou, jy weet vroeg in my bediening, ekskuus ek wil net so 'n bietjie water drink, vroeg in my bediening, toe staan op vir Jesus, stand up for Jesus, 150 lede sterk was, het 'n vrou my enig uit die blou tyd vervloek en gesê, my blad, my bediening sal absoluut nêrens kom nie, ek is besig om my tyd te mors. Dit was natuurlike vervloeking van Satan af. Ek het haar uitsprake verwerp, afgeklip, geweier in Jesus Christus se naam en gestaan op die beloftes van God se woord in die boek Spreuke. Daar staan geskrywe, Spreuke 26:2, soos voeltjies wat verbyvlieg en nie gaan sit nie, so gaan 'n vervloeking by jou verby, as jy dit nie verdien nie. Baie dankie Here, ek het dit nie verdien, ek knip dit af in Jesus Christus se naam. Vandag, 9 jaar later, amper 10 jaar in die bediening, is staan op vir Jesus, stand up for Jesus, op 4300 lede sterk en still going strong. Dit is sonder my privaat profiele in WhatsApp en Telegram en YouTube en verstaan jy, God is in beheer. Nie lang daarna nie, het nog 'n persoon my eendag beskuldig, my uitgetart en gespot. My bediening se naam is blykbaar nie staan op vir Jesus, stand up for Jesus nie, maar eerder staan op vir Koert, stand up for Koert. Hoekom? Hoekom tree die persoon so op? Omdat hy geestelik blind en doof is. Hy verstaan nie die werke van die geesteswêreld rondom hom nie. Die Satan het hom 100% waar hy hom wil hê. My bedieningsblad is blykbaar vir almal 'n begrafplaas. Daar gaan absoluut niks aan nie. So wou Satan my nog altyd gestop en verhoed het om my roeping wat ek van die Here af ontvang het te doen. Maar God tree altyd met wysheid op. Hy is nie 'n verloder nie. Die stem van die Heilige Gees het my nog altyd gelei en op my voete gehou. Aan God kom al die lof en eer toe. Prys hom daarvoor in Jesus Christus se naam. Aan God kom al die lof en eer toe. My liewe broer en suster, luister baie mooi wat ek nou vir jou gaan verduidelik. Daar is 2 wêrelde hier buite. Die vleeslike wêreld soos jy dit vandag sien hier om jou, die realiteit rondom jou. En dan is daar 'n geesteswêreld wat jy natuurlik nie kan sien nie. Hoekom? Want jou geestesoog is toe. Baie mense wonderparty daar. As Koert Jordaan dan werklik gesalf en geroep is deur die Here, as God hom dan sodanig gebruik, bemagtig en geseën het, hom die gesag, die autoriteit gegee het om in sy naam te spreek en op te tree, hoekom preek hy dan nooit binne kerke nie? Hoekom beweeg hy nie? Hoekom dooptrou of begrawe hy nie? Hoekom hou hy nie konferensies, seminare, byeenkomste of kampe nie? Hoekom volg mense hom nie? Hoekom neem mense hom nie ernstig op nie? 'n gesalfde van die Here kruip mos nie weg nie, of hoe? 'n kind van die Here hoef mos nie vir niks bang te wees nie. Nou hoekom nie? Wat kan die antwoord dan vir al hierdie tipe vrae wees? Baie mense sukkel
om my bediening te verstaan? Die antwoord is eintlik baie maklik. Vir God is gehoorsaamheid belangriker as offers. En hierdie wêreld, soos jy hom vandag sien, kan jy na 4 stemme in die lewe luister, hier buite luister. Jy kan na jou eie ek luister, me, myself en I, jy kan na jouself luister. Jy kan na ander mense luister hier wat met jou praat, familie, vriende, vriendinnetjies en al die mooi goedjies. Jy kan na Satan luister wat in gees en jou hart gedagtes in plaas en jou ore inspreek. Of jy kan na die stem van die Heilige Gees luister. Jy wil na die stem van die Heilige Gees luister. Jy wil in God se perfekte wil beweeg, nie in sy toelaatbare wil nie. Jy wil ook die woestynwêreld toe gaan nie. Vra my. Ek was in 2015 daar gewees. Dis nie 'n lekker plek om te wees nie, glo my. My liewe broer en suster, my bediening is geestelik, nie vleeslik nie. Kom ek verduidelik dit anders aan julle. Alles gaan oor God se wil, nie my wil, of Satan se wil, of ander mense se wil nie. Alright, en ek gaan dit nou aan jou verduidelik. Kom ek verduidelik dit aan jou. Luister mooi, vat 'n koppie koffie, drink 'n koppie koffie, tee, water. Luister wat ek vir jou verduidelik. Ek is amper 10 jaar in die bediening. As ek na Koert Jordaan moes geluister het, het ek al lankal hierdie bediening toegemaak. Hoor wat ek vandag vir julle sê, dat ek seker al 7 of 10 jaar terug my bediening toegemaak. Weet julle hoekom? Want ons kry geen ondersteuning hier buite nie. Nie finansiëel nie, ook nie geestelik nie. Ek kan die mense wat my van die eerste dag af tot nou toe ondersteun op my 2 hande tel. Wat ek vandag vir jou sê, wat vir jou belangrik is, wat vir jou as mens belangrik is, stel absoluut niks as jy in die diepte van hierdie kanale wat ons beweeg nie. En kom ek vertel jou iets. As ek na myself geluister het ek julle nou gesê, het ek al lankal hierdie bediening toegemaak. Wat in my vleeslike oë, as ek vleeslik kyk na my werk, na my bediening, mors ek my tyd. Want mense wil hoor wat hulle ore speel, as nie lid vir hierdie geestelike goeters nie, definitief wat jy voor praat, as ek met mense praat ek nie net met hulle nie, maar met die demone, die geeste wat in hulle is, en dis hoekom hulle vlug aan hardloop, wat hulle weghardloop van die lig af. Dit wat die woord sê, die wat die duisternis lief het, bly in die duisternis, hulle kom nie na die lig toe nie. Gaan lees dit maar, Johannes 3, 16 tot 21, gaan lees daar, want as jou dade geopenbaar word, jou sondes, jou dade, dan kom jy na die lig toe. Verstaan, as jy iets openbaar word van die duisternis tot die lig gebring. So dit is kritiek dat jy verstaan, daar's 2 wêrelde hier buite, die vleeslike wêreld en die geestelike wêreld. En dis hoekom as ek bedien, as ek praat, as ek leerstellings maak, praat ek nie met jou alleen wat voor my sit en aan my luister vandag nie. Ek praat met die geeste in jou. Verstaan jy, want as jy vasgevang is in kettinge, dan hoor Satan dit en hulle hardloop. Hulle hardloop wat hulle weet, hulle word geopenbaar vir wie wat hulle is. So ja, die wêreld sal jou haat, want jy is nie meer deel van die wêreld nie. Maar as ek dan myself geluister het ek al lankal hierdie bediening toegemaak. Ek het al lankal, weer begin werk. Jy sien, ek kan, in die werk wat ek doen, jy kry nie salarisse nie, jy kry nie ondersteuning nie. So ek kan al, vir 6 of 7 jaar kon ek nou al teruggegaan het. Kom ek sê ek het oorgegaan met die kwalifikasies en die kennis wat ek het ek besluit om 7 jaar terug of te gaan werk, kom ons sê byvoorbeeld in Amerika. Daar kan ek omtrent 100, 120, 130.000 rand verdien 'n maand vir dit wat ek kan doen daar in Amerika. Verstaan jy, die geleenthede is daar. Maar weet jy wat, omdat ek nie na Koert luister nie, maar ek luister na die Here, is ek in die bediening en doen ek die werk. Maar weet jy wat, as almal van ons geld jaag, hoe kan ek sê, vakansie hou, en net lewe vir onsself, wie gaan hierdie job doen? En dis hoekom, jy kan nou vandag gaan uitwerk, ek is amper 10 jaar in die bediening, as jy uitwerk, kom ons sê ek het 20.000 rand 'n maand verdien, dan kan jy gaan uitwerk, hoeveel geld ek in hierdie koninkryk van God ingevas het. Jy sien, hierdie werk kom met baie opofferings. Ek kan byvoorbeeld nie so vakansies hou en alles koop wat my hart begeer nie, want ek het nie salaris nie. My vrou is die ene wat hierdie huis aan die gang hou, wat die broodwinner is in hierdie huis. Alright, so dat baie wat jy opoffer, jy kan nie altyd hulle bederf, jy kan nie altyd jou kinders, jy kan nie gaan jag en visvang soos jy gedoen het toe jy in die wêreld was nie. Jy ry miskien nie die mooiste kar en die mooiste huis, die beste meubels en die mooiste klere en horlosies en koop alles wat jou hart begeer nie. Dit is deel van die opoffering vir hierdie werk wat ons doen.
En dis hoe ek vandag vir jou wil sê, as ek na myself geluister het, was ek al lankal hierdie blad toegemaak, ek het jou moet ek weer begin werk, en ek kon ten minste vir my iets self opgebou het, en die wêreld geniet het, soos baie van julle dit ook doen, maar iemand moet hierdie job doen, en as God jou bemagtig en opgeroep het, en jy dra nie jou kruis, jy sal daai einste kruis jou verpletter, vra my, jy kan nie weghardloop van die bediening nie, jy kan nie jou rug op God draai nie, vra vir Saul wat ongehoorsaamheid omgebring, vra vir Jona, toe hy sy rug draai op sy bediening, of sy roeping, of sy opdrag vir die Here, waar dit omgebring, vra vir Moses, wat is die prys wat hy betaal omdat hy die rots geslaan het? Gaan vra hulle. Dis in die Bybel. Gaan kry, jy sal jou antwoord in die Bybel kry. As God jou opgeroep het vir 'n taak, dit kom met opoffering. Jy kan nie jou vrou, jou kinders, jou geld, jou materiële drome en verwagtinge en planne en goue trone en geld bo God stel nie. Dit kom met absolute opofferings. Jou vryheid, jy kan nie net hier maak en doen wat jy wil nie. As ek na myself geluister het ek al lank ook 'n kerk oopgemaak en probeer self God speel en konferensies en kampe en goeie geld gemaak daaruit, want ons maak seker ek kry salarisse, ons kyk na myself, as ek na myself geluister het. Maar sien jy, ek sit waar ek sit en die opofferings wat ek doen, omdat dit 'n opdrag van God is. Dis nie 'n kuns om na jouself te luister nie, dis 'n kuns om na die Here te luister. Ek sê altyd, dis nie 'n kuns om in die naam van die Here te praat en op te tree, dis 'n kuns om dit te doen, wanneer God die opdrag gee. En net jy, elkeen wat in 'n geestelike beroep en bediening staan, net jy en jy alleen kan staaf en bevestig of God jou opgeroep het, ja of nee. Klaar, as God jou nie opgeroep het en dit gestaaf en bevestig met die skrif uit die Bybel uit nie, het jy niks anders as 'n valse profeet nie. Hoor wat ek vandag vir jou sê. Ek kom 'n lang pad, ek is 10 jaar in die bediening. So ek vermaande waarkie, baie meer, hoekom preek hierdie ou nie in kerke, hoekom maak hierdie ou nie konferensie, hoekom gaan hy nie kampe, hoekom het hy nie seminare nie, hoekom is hy nie dag en nag op TV, hoekom doen hy nie dit, en weet jy wat, is nie 'n kuns om self God te speel nie, dit is 'n kuns om getrou en gehoorsaam te wees op dit wat die Here jou gee. Maar weet jy wat, ek wil nooit valse hoop vir mense gee nie. Ek wil nie deel wees van 'n proses wat ek Satan en ander mense se hande op mense lê en Satan oordra na mense toe, omdat ek ongehoorsaam is. Wat is wat Satan doen? Hy kla jou daarbo aan in die troonkamer vir ongehoorsaamheid, as jy uit jou eie uit optree goed, want as jy eie ek God, en jy is nie gehoorsaam, en Satan kla jou bo aan vir ongehoorsaamheid. Waar ek is vandag, op Goeie Vrydag, gaan ek op my knie, en ek sak voor die bed, en ek sê, Here, my God, my almagtige Vader, ek prys U vir hierdie pragtige dag, ek prys U vir dit wat Jesus vir ons kom doen het. En weet jy wat die lekker ons om voor God te staan, in geloof, en ek sê vir hom, Here, een ding weet ek vandag 100% verseker, hier waar ek nou op my knie is ek in jou perfekte wil, nie Koert se wil, of my vrou Janine se wil, of my familie, of my kinders se wil, of ander mense, of synode, of kerke, of profete, of priesters se wil, nee. Waar ek is in God se perfekte wil, en weet jy wat, 'n eer en 'n voorreg, al is dit nie altyd maklik nie, al is dit nie altyd gemaklik, al kom dit met soveel opofferings en frustrasie, God word daardeur verheerlik. Maar waar jy swak is jy eie sterke, word God in die troon, op die troonstoel verheerlik. Dit is 'n eer, is 'n voorreg om deel van Christus Jesus se lyding te kan wees. En ek wil vir jou sê, ek sit nie my voete by my hekke uit as God my die opdrag gee nie. Jy sal my nie in jou kerk sien, jy sal my nog minder in jou huis sien, as God my die opdrag gee. Ek maak die stem van die Heilige Gees deel van elke besluit wat ek maak. Kyk professor of Dr. Johannes, kyk waar het hy opgeëindig. Miskien jou moet ek sy eie kop gevolg, uit sy beetheid gepraat en opgetree. Kyk wat die wêreld met hom gedoen hier buitekant. Hoekom? Hy het jou moet ek in ongehoorsaamheid opgetree. God het hom nie 'n opdrag gegee om daai goed te praat en wat so nou. En wat op einde van die dag, Satan eis regop, en toe word hy soos 'n hond voor sy vrou en sy kleinkinders doodgeskiet. Jy wil sê alles gaan, as jy hierdie werk wil doen, as jy nie die diepere vlakke wil werk, is daar een woord, en dis gehoorsaamheid. Johannes 3:30, jy moet minder word, en God moet meer word deur jou. Klaar, God is alles. Nie jou drome, jou verwagtinge, jou planne, jou vakansie, wat jy wil bereik, wat jy wil bou, wat jy wil, nee. As jy 100% in jouself sterf, gaan alles oor Jesus Christus. En in hierdie werk, kan jy nie dobbel, jy kan nie God halfhartig gaan bid nie, want hy ken jou hart. En jy gaan sy naam in oneer bring. Ek sê dit met baie respek.
So, as ek na my vlees geluister, was hierdie bediening lankal toe, en het al hierdie leerstellings wat ek op staan of vir Jesus uitgestuur het, nooit die lig gesien nie. En dit wat sat, ek kan julle verstaan, hoekom word 'n mens so aangeval? Ek word verskriklik aangeval, seksueel, gesondheid, finansieel, verhouding met ouers, verhouding met broers en susters, familie, skoonfamilie, vriende, vriendinne, kerke, valse broers en susters. Ek kan boeke skryf, boeke van wat ek ervaar en beleef het, hoe Satan kom soos 'n dief van die nag, soos 'n engel van die lig. En partykeer val hy die mense die naaste aan jou aan, en hy's net daar om kat en muis te speel en jou moeg te maak, met jou kat en muis te speel. Ek sê vandag vir jou, as jy na die stem van die Heilige Gees diep in jou gees en jou hart luister, is dit soos die Bybel, hy is die lamp vir jou voete, die lig vir jou pad, vleeslik. Maar die stem van die Heilige Gees wat in jou lewe, is die lamp vir jou voete, die lig vir jou pad, geestelik. Jy luister na die stem van die Heilige Gees. Dit help nie God, jy beweeg noord en eintlik wil God jou oë sien. Jy moet na die stem van die Here kan luister. So ja, hierdie werk kom met verskriklik baie opofferings. So dis hoekom ek nie net maak wat ek wil nie. Dis nie 'n kuns om dit te gaan doen nie. Dis nie 'n kuns nie. Ek kan dit doen. Ek kan ook kampe en seminare en kerke en partytjie hou hier buite. Ek kan vanaf sê, dat is dit Koert se wil, is nie God se opdrag, nie God se wil nie. So gaan elke geestelike leier, dominee, pastoor, leraar, priester, profeet, eendag voor God rekenskap gee, waar jy is, hoe jy opgetree het, hoe jy gepraat het dit van God af gekom, opdrag van die stem van die Heilige Gees af, ja of nee, so maklik soos dit. En daar waar jy self probeer God speel, gaan jy pa staan vir elke skaap wat jy mislei het. Jakobus 3 vers 1, nie almal van ons moet leermeester wees nie, want ons gaan anders te beoordeel word, en dit is absoluut waarheid. Ek wil nie te ver, nie te veel hamer op hierdie sin, maar ja, as ek na my vlees geluister het ek miskien lekker gelewe soos baie van julle, lekker kar gery, bakkies, vakansies, uit eet, koop alles, bederf my vrou, juwele, weet jy wat, ek kan vir haar koop wat haar hart begeer het, as ek oor see gewerk en 'n groot salaris in hierdie huis ingestoot het, en bou en breek en maak wat ek wil, dis koer, dis die eie ek, maar weet jy wat, omdat ek alles hierdie goed invas in die koninkryk van God het opoffer, word my Vader in die hemel verheerlik. En ja, ek het 'n moeilike pad, 'n moeilike lewe, 'n swaar kruis wat ek dra. En daar's min mense wat saam met my hierdie kruis, wat my ondersteun, min. Maar my Here is in en om my, soos al die disippels weggehardloop het in die tuin van Getsemane, toe Jesus hulle die meeste nodig gehad het. Het hulle almal weggehardloop. Wie was by hom? Wie was by Jesus Christus, ons Vader, deur die krag van die Heilige Gees in en om hom. En so is God by my ook. Ek gee nie om of daar 1 of 2 of 5 mense my ondersteun. Ek is nie om julle te please nie. Ek is nie om Satan te please. Ek is nie om my familie of my vriende, kennisse te please en kerk en synode. Nee. Ek is hier om vir God te please. En ek vat verantwoordelikheid vir elke woord wat ek spreek, elke leerstelling, elke video wat ek maak. Ek weet God word daardeur verheerlik, en so moet ek, soos ek verantwoordelikheid vat, so moet elke liewe ander persoon ook verantwoordelikheid vat. Maar kom ons gaan aan. God gebruik my, hy bemagtig my, om geestelik te bedien, te beraad, saad te plant, en geestesoorlogvoering in die geestesrealm te doen. My werk, my roeping is geestelik, nie vleeslik nie. Daar staan geskrywe, Romeine 8:5, want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Jy kan vinnig onderskei of 'n persoon die gees in hom het, of hy geestelik praat, ja of nee, en of hy in die wêreld is, of hy in die vlees is. Ek plant die saad in die geestesrealm, deur al my leerstellings en gebede. God gooi die kunsmis in die water, hy open die verstand van die mens om die skrif te verstaan. Ander geestelike leiers, evangeliste, profete, leraars, ensovoorts, oes die lande in as die saad ryp is. Vir God is gehoorsaamheid belangriker as offers. My bediening is baie soos Paulus se bediening. Hart, daar's geen genade of simpatie nie. Die wêreld sal my haat, want ek is nie meer deel van die wêreld nie. Alles gaan oor opofferings. As jou geloof jou niks kos nie, dan beteken dit ook niks nie. Ek ken beproewings en verdrukking. Ek weet hoe dit voel om deur mense en deur Satan gehaat te word. Ek weet hoe voel dit om verwerp te word. Ek ken armoede. Ek ken geestelike aanval. Ek weet hoe dit voel om 'n swaar kruis vir die Here te dra. Die Satan en al sy bose magte is my direkte vyande hier buite.
Alles geestelik natuurlik. My hele bediening vind in die geestesrealm plaas. Daagliks is ek in groot geestelike oorloë hier buite. As ek iets openbaar, word dit van die duisternis tot die lig gebring. Die Satan kan ons geestelik aanval, maar hy kan ons ook vleeslik deur mense aanval. Dit is hoekom 'n mens se liggaam uit 'n siel, gees en 'n vlees uit bestaan. 'n Boom word aan sy vrugte uitgeken. 'n Goeie boom kan nie slegte vrugte dra, 'n slegte boom ook nie goeie vrugte nie. As een blinde ander blinde lei, val al twee in die sloot, in die gat. Luister gerus ook na my vorige leerstelling, eers die gees en toe die vlees. Baie kragtige leerstelling. God is gees. Ons moet God in gees en in waarheid kan aanbid. Dis absoluut, dit waaroor alles gaan. God is gees, alles gaan hier buite oor gees. Dit waaroor alles hier buite gaan. Alles hier buite gaan oor gees. Alles gaan oor die siele van die mens. Daar's baie valsheid hier buite. Baie geestelike leiers het hulle self in diens van die Here opgeroep. God het hulle nooit opgeroep nie. Jesus het ons hart en duidelik vermaan en gewaarsku om waaksaam te wees, opreg soos duwe, versigtig soos slange. Die Heilige Gees praat nie uit twee monde uit nie. Dit het ons gesien met die profeet Elia in 1 Konings 18 en die profeet Micha in 1 Konings 22. By God is jy reg of weg. Daar's geen middelweg nie. Toets die woord met die woord. Luister na die stem van die Heilige Gees. Jy sal nooit weet wat die waarheid is as jy nie met God kan praat nie. My bediening het nog nooit oor geld gegaan nie. My bediening het nog nooit oor die eie ek gegaan nie. Alles gaan oor Jesus Christus. Alles gaan oor hom. Dit is hoekom ek in die skaduwee bedien en leerstellings maak. In Johannes 3:30 het Johannes die doper vir my kom leer. Hy moet meer word en ek minder. Alles gaan oor Jesus Christus. Vir God is gehoorsaamheid belangriker as offers. Paulus het ook aanvalle beleef. Paulus was ook deur valse geestelike leiers gekonfronteer. Hoor vandag die woord van die Here. 2 Korintiërs 11 vers 5 tot 15. Hierdie skrifte gee die Here vir my om deel te maak van hierdie bediening, sodat jy ervare beleef wat geestelike leiers en beraders deur hierdie diepere geestelike vakke, wat ou ervare beleef hier buite. Ek reken dat ek niks agter staan by julle danige apostels nie. Al is ons miskien nie sulke gladde sprekers nie. In die kennis staan ons nie agter nie. Dit het ons julle tog by elke geleentheid en in alle opsigte laat sien. Sonder vergoeding het ek die evangelie van God aan julle verkondig. Ek het my verneder sodat julle opgehef kon word. Was dit miskien verkeerd van my? Om julle te bedien, het ek van ander gemeentes vergoeding aangeneem as hulle as ten ware so beroof. Toe ek by julle was en geld kort gekom het, het ek niemand lastig geval nie. Want die broer wat van Macedonië afgekom het, het ruim in my behoeftes voorsien. Ek het gesorg en sal ook verder sorg dat ek in geen opsig vir julle las word nie. Hierop is ek trots en so seker as die waarheid van Christus in my is, sal niemand in die hele Agaia my dit ontneem nie. Waarom nie? Omdat ek julle nie lief het nie. God weet ek het julle lief. Soos ek nou maak, sal ek voortgaan om te maak. Daarmee sal ek vir die mense wat aanleiding soek om te roem dat hulle net sulke apostels soos ons is, elke aanleiding daartoe ontneem. Sulke mense is vals apostels. Hulle gaan oor oneerlik te werk deur voor te gee dat hulle apostels van Christus is. En geen wonder nie, Satan self doen hom voor as die engel van die lig. Daarom is dit ook nie snaaks dat sy dienaars hulle voordoen as mense wat die wil van God doen nie. Aan die einde sal hulle kry dat hulle vir hulle dade verdien. In hierdie wêreld sal my bediening miskien 1 uit 10, 2 uit 10 kry, as jy deur vleeslike oë daarna kyk, en die realiteit daarna kyk. Maar in die geestesrealm, in God se koninkryk, sal ek 9 uit 10, 10 uit 10 kry. Nie almal sal my werk verstaan nie, alright, dit is duidelik, baie mense sal nie die werk wat ek doen, die geesgoede, die geestelike dinge wat ek openbaar, sal nie verstaan nie, en die skrif wat die Here vir my gee, om dit vir julle te gee, en dit ook te staaf en te bevestig, is 1 Korintiërs 2, vers 10 tot 16, maak toe jou oë, luister wat die Here hier sê,
Aan ons dan het God dit deur die Gees, dis die Heilige Gees bekend gemaak, want die Gees, die Heilige Gees deursoek alle dinge, ook die diepste geheimenisse van God. Watter mens kan die verborge dinge van 'n mens watter mens ken die verborge dinge van 'n mens behalwe die Gees van die mens wat in hom is? So ook ken niemand die verborge dinge van God nie, behalwe die Gees, dis die Heilige Gees van God. Die Heilige Gees wat ons ontvang het, is nie die Gees van hierdie wêreld nie, maar die Gees, die Heilige Gees wat van God kom. So weet ons wat God ons uit genade geskenk het. Nou luister baie mooi. Dit verkondig ons ook, nie met geleerde woorde wat die menslike wysheid ons leer nie, maar met woorde wat die Gees, die Heilige Gees ons leer. So verklaar ons, luister mooi, geestelike dinge aan mense wat die Gees het, wat die Heilige Gees het. So ek verklaar dinge van die Gees vir mense wat die Gees het. So as jy die Gees het in jou, die Heilige Gees, sal jy verstaan waarvan ek praat. Die mens wat nie die Gees, die Heilige Gees van God het nie, aanvaar nie die dinge van die Gees, die Heilige Gees van God nie. Vir hom is dit onsin, dis absoluut die waarheid. Hy kan dit ook nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel moet word. Die mens wat die Gees, die Heilige Gees van God het, kan die waarde van alle dinge beoordeel, maar self kan hy deur geen mens beoordeel word nie. Daar staan geskrywe, wie ken die gedagtes van die Here? Wie sal hom raad gee? Maar ons het die Heilige Gees van Christus. Is dit nie kragtig nie? Dis 'n kragtig. So jy sal in elk geval nie die geestelike goed verstaan as jy nie die Heilige Gees het nie. Dit is kort en kragtig hierso. Paulus het nooit geweet dat sy briewe, wat hy geskryf het in die Bybel, Paulus het nooit geweet dat sy briewe na 2000 jaar plus die impak sal maak, soos dit vandag in baie van ons lewens, baie van ons medebroers en susters se lewens maak nie. Vandag is hy sekerlik een van God se grootste apostels wat ooit op hierdie rots, op hierdie aarde gestap het. Ons sien nie altyd die impak, die dividende, die resultate, die uitslag en impak van ons werk raak nie. Maar God laat alles te goede meewerk vir die wat vir hom lief het en die wat volgens sy besluit geroep is. Baie, baie belangrik. Daar's 'n prys om te betaal, 'n offer om te gee, 'n kruis om te dra. Die werk van die Here is nie maklik nie. Dit is ook nie goedkoop nie. Dit is 'n absolute eer en voorreg om deur God geroep, bemagtig en gesalf te wees. Johannes die Doper, Jesus, Stefanus, Paulus, Simon Petrus, Jakobus ensovoorts is helder. Hulle het helder gegaan op aarde vir hulle geloof. Ons het dit gesien in die Bybel praat hard en duidelik. Johannes die Doper se kop is afgekap. Jesus is gekruisig. Hoekom? Omdat hy die waarheid gepraat het. Deur wie? Deur sy eie mense. Stefanus is gestenig, met klippe doodgegooi. Jakobus is met die swaard doodgemaak. So kan ek aangaan vir ure. Die woord is hard en duidelik. Jy sien, hierdie werk om met opoffer, jy moet bereid wees om jou lewe af te lê, want die wat sy lewe wil behou, sal dit verloor, en die wat bereid is om sy lewe te verloor, sal dit terugwen. Dit kom met opoffering, dit is nie 'n speelplek nie, dit kom met groot verantwoordelikheid. Hoor die woord van die Here, 1 Johannes 3:16. Hieraan weet ons wat liefde is. Jesus het sy lewe vir ons afgelê. Ons behoort ook ons lewens vir ons broers, vir mekaar, vir ons susters af te lê. Johannes 15:13. Niemand het groter liefde as dit nie, dat hy sy lewe vir sy vriende aflê. As jy bereid is om te sterf vir God en vir sy koninkryk, vir jou medebroers en susters in die een liggaam van Christus, dan is jy op die regte plek. God kyk wat binne jou hart aangaan. As ons kyk na die nagmaal wat deur Jesus Christus ingestel is, die woord is hard en duidelik. Luister baie mooi, drink 'n slukkie van daai koffie, daai water, daai tee. Luister baie, baie mooi, behou jou konsentrasie. Ondersoek jou hart. Daar staan geskrywe 1 Korintiërs 11 vers 27 tot 32. Elkeen wat op 'n ongepaste wyse van die brood eet of uit die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die sonde teen die liggaam en die bloed van die Here. Maar elkeen moet eers homself ondersoek voor hy van die brood eet en uit die beker drink, want hy wat eet en drink sonder om te besef dat dit die liggaam van die Here is, bring daardeur 'n oordeel oor homself.
Daarom is daar baie swakkes en sieklikes onder julle en sterf daar baie van julle. As ons onsself vooraf reg ondersoek het, sou ons nie onder die oordeel gekom het nie, maar nou word ons deur die Here geoordeel en getuigtig, sodat ons nie saam met die wêreld veroordeel sal word nie. Jy moet seker maak, luister wat ek vir jou sê, jy moet seker maak, jy is reg om nagmaal te kan gebruik. Luister altyd na die stem van die Heilige Gees. Ongehoorsaamheid kan 'n oordeel oor jou bring. In die bedieningswerk van die Here maak 'n mens soms baie vyande en haters hier buite, vriende, vriendinne, familie, kennisse, wat jou nie goedgesind is nie, wat jou nie verstaan nie, omdat hulle geestelik blind en doof is. Die woord leer vir ons om te vergewe, om vry te spreek en vorentoe te kyk. Daar staan geskrywe, Matteus 6, 14, 15, ekskuus tog, as julle ander mense hulle oortredings vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle ander mense nie vergewe nie, sal julle Vader julle ook nie julle oortredings vergewe nie. So ek weet nie van jou nie, ek wil bitterlik baie graag vergewe word vir al my sondes, en al hoe dit kan gebeur, is wanneer ek bereid is om ander mense te vergewe, en so geld dit vir jou ook. Verstaan, dit maak nie saak of die persoon wit, bruin of swart is nie. Soms, luister mooi, soms is daar twis tussen familie en vriende, medebroers en susters in die Here Jesus Christus. Vat verantwoordelikheid as jy verkeerd opgetree het. Doen selfondersoek, kyk na jouself, is jy skuldig of nie? Soms voel al twee partye, hulle is reg en het niks verkeerd gedoen nie. Gebruik dan die stem van die Heilige Gees. God is regverdig, hy sal nooit dat ongeregtigheid seëvier nie. My liewe boetie en sussie, as jy verkeerd is jy verkeerd. As jy in sonde gelewe het of iemand anders leed aangedoen het, moet jy verantwoordelikheid kan vat. Jy moet om verskoning kan vra as jy verkeerd of skuldig is. Kom ek gee 'n voorbeeld. 'n Vrou wat verkrag is, soms verwag die wêreld, soms verwag die mensdom, soms verwag die kerk en die Christene, hierdie Christenvrou, hierdie vrou wat nou verkrag is, moet nou na haar verkragter toe gaan en hom om verskoning vra omdat hy haar verkrag het. Hoe belaglik wil 'n mens nie wees? Jy sien nee, ons kan vryspreek om te vergewe, om los te kom van die kettinge van Satan wat daardeur verkry is, deur daai daad. Maar dit bly daai persoon wat daai vrou verkrag het, dit is sy plig. Dit is sy plig om na haar toe te kom en te sê of jy my vergewe vandag of nie vergewe nie. Ek het jou seer gemaak. Ek het kom regvat wat nie aan my behoort. Ek het jou onteer en ek vra jou om verskoning. En weet jy wat, jy het ons steeds die keuse of jy daai persoon wil vergewe, ja of nee, of jy 'n pad stap. Gaan jy soos Jesus Christus vergewe met mond en hart, of gaan jy vergewe, maar weet jy wat, nee, ek hoef nie saam met jou pad te vergewe, nie vergeet nie. Verstaan, jy kry mense wat so, ek sal jou vergewe, maar ek vergeet nooit nie. Jy kan nie so vergewe, jy moet soos Jesus ander mense kan vergewe, jy moet ander mense kan vergewe soos Jesus Christus jou vergewe het, jy moet ander mense kan lief hê, onvoorwaardelik soos Jesus Christus ons ook lief gehad het. En dit is baie belangrik, jy moet ondersoek doen, jy moet kyk na jouself. As jy ander mense se besighede laat val het, as jy deel is van die probleem, dis jou verantwoordelikheid om verskoning te gaan vra. As jy jou kinders soos 'n hond behandel het, is dit jou verantwoordelikheid om verskoning te vra. As jy jou pa of jou ma se keel afsny, is dit jou verantwoordelikheid om die Here om verskoning te vra. Jy moet kyk na jouself. As jy mense leed aan doen op hulle trap om bo uit te kom, ander mense leed aan doen by ander mense se vrouens slaap, egbreek pleeg, rondhoer, verkrag, besteel, betas. Dis jou verantwoordelikheid om op te tree. Selfs as jy steel, iemand wat steel, dis jou verantwoordelikheid om vir die persoon om verskoning te vra. Ma, ek het by jou geld gesteel, of pa, ek het jou kar gesteel. Of vir die Here sê, Here, ek het by hierdie winkel eienaar of by hierdie besigheid het ek mense besteel, ek het hulle ingedoen. Here, ek vra jou om verskoning, daai mense om verskoning vra. Jy moet verantwoordelikheid kan doen. Jy moet voor God kan staan en verantwoordelikheid doen van hoe jy jou ouers behandel het, hoe jy praat, hoe jy jou kinders behandel het. Het jy mense doodgeskiet in die oorlog, by die grensoorlog, het jy mense doodgemaak? Het 'n vrou abortus gedoen?
Verstaan, het jy verkrag, het jy rondgehoer. Dis jou verantwoordelikheid om dit te bely voordat jy by daai nagmaaltafel gaan sit. Hoor wat ek vandag vir jou sê, daar staan geskrywe, luister baie mooi. As jy mense leed aangedoen het, hulle seer gemaak het, en hoe kan ek sê, soos 'n bus sonder brieke, het jy op die wa geklim en daar gaan jy volg met jou eie kop, jou eie gevolgtrekkings en al jou kinderstories en jy bou nou jou eie koninkryk met jou eie stories, jou eie gevolgtrekkings van alles, dan moet jy verantwoordelikheid gaan doen. Jy moet gaan bid vir jy moet van die stem van die Heilige Gees gaan hoor, Here, het ek reg opgetree? Was dit Satan, of het ek net my eie kop gevolg? Het ek u teleurstel? Nou wie luister ek? Verstaan, daar staan geskrywe, baie belangrik, voor jy die nagmaal offer, voor jy jouself bring as 'n offer vir God, wat Romeine 12 vers 1 tot 5 sê die Here, ons moet onsself as 100% heilige offer vir God gee. Jy moet in jouself kan sterf, en jou siel, gees, vlees, verstand en hart raak 'n offer vir God, deur geloof en gehoorsaamheid. Soos Jesus ook, hy was die perfekte offer vir elke van ons. Jesus het nie sonde gehad nie, hy het nie in sondevol hart en sonde geleef, hy het ook nie mense gehaat nie. Verstaan jy, was die perfekte offer vir elke van ons. Luister na die skrif, die woord. Matteus 5 vers 23 en 24. As jy dus jou gawe na die altaar toe bring, en dit jou daar byval dat jou broer iets teen jou het, laat staan jou gawe daar by die altaar en gaan maak eers vrede met jou broer of jou suster, en kom dan en bring jou gawe. So is baie belangrik, jy moet jou hart ondersoek, jy moet kyk, luister hierso, voor jy nagmaal gebruik, voor jy die offer bring, is jy reg? Is jy 100% in God se perfekte wil? Het jy seker gemaak, het jy God se seën daaroor, het hy vir jou opdrag gegee, ja of nee? Want as hy dit nie vir jou gee nie, en jy weet of jy nou reg of verkeerd is nie, moes jy eers die saak gaan regmaak het voor jy nagmaal gebruik. Matteus 18 vers 15 tot 17 gee die Here ook vir julle. As jou broer verkeerd opgetree teen jou, gaan wys hom tereg waar julle eenkant alleen is. As hy na jou luister, het jy jou broer teruggewen. Maar as hy nie luister nie, neem nog 1 of 2 met jou saam, sodat alles wat gesê word deur die woord van 2 of 3 getuies bevestig kan word. En as hy na hulle nie luister nie, sê dit vir die gemeente. As hy ook nie na die gemeente luister nie, moet jy hom as 'n heiden en as 'n tollenaar behandel. So maklik soos dit, want dan wanneer hy luister, dan is hy eintlik sy eie God. En die kans is baie, baie goed dat Satan deur hom of haar manifesteer, baie, baie duidelik. Jy moet verantwoordelikheid kan vat, voordat jy nagmaal gebruik. Anders is jy vals, skynheilig, jy is 'n hypocriet, jy is deel van die probleem, so baie maklik soos dit. As ek kyk na Paasnaweek se preke en dienste, die bietjie wat ek gekyk het, as ek kyk na die Paasnaweek se preke en dienste, wil ek net die volgende met almal deel. Luister baie, baie mooi. Baie van ons mense, baie van ons Christene drink tog melk in hulle geloof. Baie is partydig, baie is kritiserend, baie is vernederend. Hulle hou daarvan om te skinder en geestelike leiers met mekaar te vergelyk, op te weeg of af te speel teenoor mekaar. Hoor vandag die woord van die Here, daar staan geskrywe, luister mooi, maak toe jou oë, hou jou konsentrasie. 1 Korintiërs 3 vers 1 tot 9. Broers, ek kon met julle nie praat soos met mense wat hulle deur die Gees, die Heilige Gees van God laat lei nie. Ek moes praat soos met wêreldse mense, soos met kindertjies in die geloof in Christus. Ek het julle met melk gevoed, nie met vaste kos nie, want julle kon dit nog nie verteer nie. So julle was nog babas in die geloof. En julle kan dit ook nou nog nie verteer nie, want julle is nog wêreldse mense. Daar kom jaloesie en twis onder julle voor. Is dit nie omdat julle nog wêrelds is en julle wêrelds gedra nie? As een van julle sê ek is vir Paulus en 'n ander ek is vir Apollos, is julle dan nie nog wêrelds nie? Wat is Apollos dan? Wat is Paulus? Hulle is maar net dienaar deur wie julle tot geloof gekom het, en elkeen doen die werk soos die Here dit vir hom gegee het. Ek het geplant, Apollos het nat gegooi, maar dit is God wat laat groei het. Dit gaan dus nie om die een wat plant of die een wat nat gooi nie, maar om God wat laat groei. Die een wat plant en die een wat nat gooi staan op gelyke voet. God sal elkeen beloon volgens sy werk. Ons is medewerkers in diens van God en julle is die saailand van God.
So kom daar ook daagliks jaloesie en twis onder ons almal voor. Een is vir Oom Angus Baggen, een is vir Ad Boshoff, een is vir Roy Strauss, een is vir Neville Norton, een is vir Isak Burger, een is vir Derek Prins, een is vir Paul Washer, een is vir Koert Jordaan, een is vir hierdie pastoor, een is vir daardie dominee. So gaan ons aan. Ons redeneer en stry soos 'n klomp dwaase. Die Satan lag ons almal uit. Terwyl ons as kinders onder mekaar beklei, jaloers is op mekaar, word die Satan al hoe sterker hier buite. Hou op melk drink in jou geloof, eet vleis, ondersteun mekaar, bid vir mekaar, bid dat God se perfekte wil sal geskied. Luister altyd na die stem van die Heilige Gees. Ons is almal deel van die een liggaam van Christus. 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31, 'n geestelike liggaam in die geestesrealm. Die woord sê as een lid lei ons almal saam. Die hand kan nie die voet verwerp en die oor ook nie die neus nie. Om 'n Christen te wees is nie 'n one-man show nie. In God se oë is ons almal gelyk. God het nie wit broodjies nie. Hy is ook die aannemer van 'n persoon nie. Die woord sê bedien mekaar met julle geestelike gawes. Julle dit verniet ontvang, julle moet dit verniet kan uitdeel ook. Gehoorsaamheid is belangriker as offers. Wees waaksaam, wees wakker, pas op vir Satan. Hy kom soos 'n dief in die nag, soos 'n engel van die lus, soos 'n brouliof soek na iemand om te verslind en te verskeer. As ons kyk na al die bakleierery onder gelowiges en geestelike leiers hier buite, daar kom soms tye wat Christene onder mekaar verskil. Dit is skriftuurlik, soms manifestasies van die eie ek, of geestelike aanval en twis wat deur Satan en sy bose koninkryk geskep word. Dit kom alles van hom af wat hy wil skei, hy wil breek, hy wil verdeeldheid saai. Hoor hierdie woord, Handelinge 15 vers 36 tot 41 gee die Here vir julle. 'n Tydjie later het Paulus vir Barnabas gesê, kom ons gaan kyk, hoe gaan dit met die gelowiges in al die stede waar ons die woord van die Here verkondig het. Barnabas wou vir Johannes, wat ook Markus genoem is, met hulle saamneem. Maar Paulus het gedink, dit is nie reg om die man saam te neem, wat hulle in Pamfilia verlaat het, en nie eintlik die werk saam met hulle gedoen het nie. Hieroor het hulle so skerp verskil, dat hulle van mekaar geskei het. So daar was twis, daar was bekleierery onder mekaar. Barnabas het toe vir Markus geneem, en met 'n skip na Cyprus toe vertrek. Paulus het vir Silas gekies en vertrek, nadat hulle deur die gelowiges aan die genade van die Here toevertrou is. Hy het deur Cilicia gereis en die gemeentes geestelik versterk. Alright, so dit wys dit vir, daar was tye waar die eie ek bietjie oorgeneem het, waar Satan op probeer twisaai het tussen broers en susters in die Here Jesus Christus. Maar ons moet waaksaam wees daarteen. Om 'n opregte Christen te wees, eis baie harde werk. Bybel lees, vas en gebed is 'n leefstyl. Die woord sê, jy sal nie net van brood alleen leef nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Die woord sê, dit is wysheid om die Here te dien, insig om die sonde te vermy. Nie die Heilige Gees kan die misverstande tussen gelowiges uitsorteer. Jesus Christus is ons rolmodel. Volg sy raad, loop in sy voetspore. 1 Korintiërs 1:10. Ek doen 'n beroep op julle almal broers in die naam van ons Here Jesus Christus om eensgesind te wees. Daar moet geen verdeeldheid onder julle wees. Julle moet een wees in dieselfde gesindheid en met dieselfde oortuiging. 1 Korintiërs 1:10. Al hoe die verskille tussen mekaar uitgesort kan word, is deur die stem van die Heilige Gees. Die Heilige Gees moet altyd die praatwerk doen, definitief, hard en duidelik. As ons kyk na handeoplegging in die kerk, die woord sê, luister mooi, ek ken jou van geen kant af, Witbreisdorp, ek weet nie of ek in jou kerk is, ek weet nie of mense jou gesalf of hulle hande op jou gelê het nie, maar luister na die woord van die Here. 1 Timoteus 5 vers 21 en 22, moenie oorhaastig hande oplê nie. Ek beveel jou voor God en voor Christus Jesus en die uitverkore engele om jou aan hierdie voorskrifte te hou, sonder veroordeel of partydigheid.
Moenie iemand oorhaastig die hande oplê en jou so aan die sondes van 'n ander medepligtig maak nie. Sorg dat jy onberispelik bly. My liewe broer en suster, in my 10 jaar van bediening het baie mense in my huis in en uitgekom. Ek was 'n baie geselskap van baie profete en profetesse en een probeer groter meneer as die ander ene wees. En weet jy wat, ek het in my lewe vroeg in my bediening baie mense ook vertrou, wat aan huis by my kom bly het en saam met my bedien het en baie mense het ook van buite af gekom en geprofeteer en weet jy wat, baie keer het hulle hande op my kom lê, baie keer het hulle hande op my vrou en my kinders kom lê en ek wil vandag vir jou sê, ek het absoluut my hande verbrand. Ek het absoluut my hande verbrand. Ek het dit nooit getoets met die Here, gevra of dit reg is, of dit die Here se goedkeuring wegdra nie. En weet julle wat, ek het op 'n stadium opgeëindig, ek dink dit was vroeg in 2015, wat ek en my hele huisgesin gebind was aan die okkulte deur handeopleggings van valse profete, mense wat hulle self opgeroep het, God het hulle nooit opgeroep nie. En weet jy wat, baie keer dan sê hulle die Here sê so, die Here sê so, jy toets dit nie. Nou praat hierdie profete klomp leuns of hierdie profetes, jy vra nie vir die Here dit wat daai profeet kom het werklik van die Here af, ja of nee. Jy vat net daai storie of daai leuen op die ou van die dag en jy beweeg aan en jy verkondig en versprei daai woord en jy dit nooit met die Here getoets nie. Dit sien ons op Facebook, ons sien dit op WhatsApp, ons sien hoe boodskappe uitgaan en hierdie ou het 'n visioen, hierdie ou het 'n droom, hierdie ou profeteer dit. Jy moet dit met die stem van die Heilige Gees tafel bevestig, voor jy dit uitstuur. Anders is jy aandadig aan daai leuen wat versprei en verkondig. Vra my, ek het 'n T-shirt in die kas, I was there. En dit wil vir jou sê, niemand lê my die hande op, of my vrou of my kinders, as God my nie opdrag gee of dit toelaat, wat ek vra vir die Here, is dit reg nie. Ek sal nie my hande op iemand lê as God my nie opdrag gee nie. Ek het dit geleer op die harde manier in my lewe. En dit wil ek vandag vir jou wil sê, as jy in 'n kerk was in hierdie afgelope tyd, of selfs 'n jaar of 2, of wat ook al voor die tyd, en iemand het jou die hande opgelê, en jy het dit nie met God gestaaf en bevestig nie, gaan bely dit voor die Here. Gaan vra die Here om verskoning, en vra vir die Here, as daai persoon wat hande op jou gelê het, as hy regtig kon vat en wat nie aan hom behoort nie, bid jy en vra vir die val van daai geestelike binding van handeoplegging in Jesus Christus se naam. Vra vir die Here om jou verlos en vry te maak, siel, gees, vlees, verstand en hart, van daai handeoplegging, as dit nie God se perfekte wil was nie. Dit is so verskriklik belangrik. Ek weet waarvan ek praat. Ek was gebind aan die okkulte deur handeoplegging. Hierdie ou kom lê sy hand op jou en hierdie een en die een dink hy's groter God as die ander ene. Vra my, ek het geval, ek weet hoe voel het om te val, ek het ondervinding, en dis ook ek met jou deel, ek het 'n groot lang T-shirt in die kas, ek het 'n pad gestap in my lewe, dit is hoekom, niemand lê my die hande op, as God my nie opdrag gee nie, klaar, daar's geen manier nie, verstaan jy, daar's 'n verskil, as God die opdrag gee, en jy bid dat God, dat sy perfekte wil skiet. Here, as hierdie van U afkom, mag U wil geskied. Maar Here, as hierdie persoon sy hand op my lê, en dit kom nie van U af nie, verwerp en weier ek enige aanslag van Satan wat daardeur kom, enige binding in Jesus Christus se naam. Amen. So maklik soos dit. Alright, baie belangrik. So ek verduidelik jou, hier sê die woord, pas op vir dit. Jy wat miskien 'n geestelike leier, wat sommer jou hande op ander mense lê, wat nie altyd opreg nie. Partykeer kom ons Satan net so 'n bietjie kat in my speel, en kyk of jy in ongehoorsaamheid optree. As God jou nie opdrag gee nie, dan doen jy niks, so maklik soos dit. Kom ons gaan verder aan. As ons kyk na die spreek in tale in kerk en gemeente, die Bybel is baie hard en duidelik as dit kom by spreek in tale in kerke. Luister baie mooi. 1 Korintiërs 14 vers 28. As daar nie iemand is wat dit kan uitlê nie, moet die een wat ongewone tale en klanke gebruik, stil bly in die byeenkoms van die gemeente en net tuis met onsself en met God praat. Ek kan ook in tale praat, maar ek sit hier en klomp babbel, of gaan sit in die kerk, en almal moet my nou raak sien, maar daar's niemand wat dit kan uitlê nie. Alright, baie belangrik. Alright, so, pas op vir dit. Daar's 'n verskil as almal aan huis kom, is 'n selgroep, en daar's mense wat God se stem hard en duidelik kan hoor, en wat daai tale wat daai persoon praat, kan uitlê, want daai persoon kan net sowel
die hele selgroep of die kerk vervloek en jy weet dit nie, wat jy kan dit nie met God toets nie. Dis hoekom die Here sê, daar's 'n klomp tale, baie mense verstaan nie die tale, en dis hoekom mens moet pas op, weerhou jou om in tale en klanke, ongewone tale en klanke te praat, as God die opdrag gee. Jy moet dit nie toelaat in die gemeente, dat daar nie mense is wat dit uitlê nie, onthou dit altyd, alright, dis maar net 'n bietjie raad en wysheid wat ek met almal deel. As enige iemand profeteer oor jou lewe, my liewe broer en suster, ek het op 'n harde manier in my lewe geleer. Glo my, na 10 jaar van val en opstaan en God wat jou vergewe en jou sterk maak en jou wys van die foute en jou lei deur die stem van die, jy word sterker op die einde van die dag. Jy kry baie kere mense wat allerhande goed hier oor jou uitspreek. Ek gee nie om wie hy is, of 'n dominee, pastoor, leraar, priester, profeet. Ek gee nie om wie hy is nie. Luister wat ek vandag vir jou sê. Toets dit met die stem van die Heilige Gees. Bid dat God se perfekte wil sal geskied. My liewe broer en suster, woorde het baie krag. God het byvoorbeeld met 'n woord kruipende diere, plante, vrugte, son, maan, lig en duisternis geskape. Moet nooit die krag van woorde onderskat nie. Daar staan geskrywe, Spreuke 18:21, die tong het die mag oor dood en lewe. Die wat lief is om te praat, sal die gevolge dra. Matteus 12:36 en 37, dit sê ek vir julle, van elke lesinnige woord wat die mense sê, sal hulle rekenskap moet gee op die dag van oordeel. Op grond van jou eie woorde sal jy vrygespreek of veroordeel word. Dit is so belangrik dat jy moet weet, dat deur jou eie woorde sal jy vrygespreek of veroordeel word. Woorde het verskriklik baie krag. My liewe broer en suster, weer eens gaan haal ek my t-shirt uit die kas uit. Ekskuus tog. Vroeg in my bediening het mense allerhande goed oor my geprofeteer. Ja nee, ek gaan eendag, gaan 'n klop ouens trokke vir my gee, ek moet alles beheer, het gaan myne word, ek gaan 'n skatryk man word. Vir my vrou was daar eendag gesê, sy gaan blykbaar 'n tweeling hê. Verstaan jy, toe lag my vrou, toe sê my vrou vir die vrou wat dit vir haar gesê het, dit moet absoluut 'n wonderwerk wees, want weet jy wat, ek is reggemaak. Verstaan, ek kan nie kinders meer kry nie. En weet jy wat, so 'n klomp mense, 'n klomp goed oor jou lewe uitgespreek. En ek kan vanaf sê, jy weet, baie kere sit jy in kerk en hoor jy almal, amen, amen, amen. Amen, amen, en aanvaar alles wat daai persoon oor hulle uitspreek, oor hulle kerk uitspreek, oor hulle selgroep, oor hulle gesinne, oor hulle kinders, oor hulle familie. En jy staan daar, amen, amen, jy het niks getoets nie. Kom ek vertel jou iets. As dit 'n leuen van Satan is, aanvaar jy dit oor jou lewe. Ek was eendag in 'n kerk, weet wat ek wil nou nie sê waar dit is nie, maar weet jy wat, jy kry ook die geestelike ouens wat daar kom en te kom profeteer en weet, almal is mos groter kinders as die ander een, as weet, groter profeet voor die Here en weet, elkeen probeer miljoneer wees. En weet jy wat, in daai kerk het die persoon staan en gesê, ja nee, die Here sê, hierdie kerk gaan uitbrei, hy gaan groter word, hy gaan uit sy naad uitbreek, hy gaan geen mens meer hier kan sit, hier is te min plek vir al die mense wat God, en hy gaan daar aan. En weet jy wat, almal staan daar, amen, 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 almal aanvaar dit. Niemand toets of het van die Heilige Gees afkom. En ek sê vandag vir jou, as dit 'n leuen is wat oor daai kerk uitgespreek word, en jy amen, amen, aanvaar jy daai leuen oor jou kerk. Jy moet dit toets. God se Heilige Gees praat uit 2 monde uit. Jy moet op jou knieë kan gaan en sê, Here, dit wat hierdie man vandag oor my, of hierdie vrou oor my uitgespreek het, Here, kom dit van jou af, ja of nee? So maklik soos dit. Dit wat hy oor my gesin, my huis, my kinders, my besigheid, my familie, my finansies, my seksualiteit, my verhouding met U uitgespreek het, kom dit van U af, ja of nee? As jy die stem van die Here hoor, sal jy in jou gees en jou hart met God en gees kan praat, en God sal dit stawig bevestig, ja of nee. Maar ek sê vandag vir jou, as jy nie met God kan praat en jou gees en jou hart God se stem kan hoor, dan gaan jy vandag op jou knieë. Jy val voor God se voete en sê, Here, ek is jammer, ek is 'n swakkeling, ek is 'n sondaar. Here, U weet wat mense oor my uitgespreek het in die laaste week of 2 of jaar of wat ook al, wat 'n profeet, wat 'n dominee ook al oor my goed uitspreek het. Vader, U sien, hoor en weet alles, daarbo, niks is vir U verborge nie. Ek pleit by U vir vergifnis, vir genade, wat ek net enige negativiteit, dood, lese, vervloeking, waarsêry en doemprofesie oor my lewe, heel moontlik aanvaar het, of ervaar het, of aanvaar het in my lewe. Maar ek pleit vandag, Vader, as dit U wil is,
pleit ek by u vir vergifnis, vir genade, wat ek sonder u, sonder bevestiging, dit toegestaan en toegelaat het. Maar ek kom vandag na u toe, Here, as dit wat daai persoon oor my uitgespreek het, as dit nie van u afkom nie, pleit ek by u vir vergifnis, vir genade, en ek roep tot u, dat u my verlos en vry sal maak, van daai negativiteit, dood, leuen, vervloeking, waarsê, doemprofeseë, wat daai mense oor my lewe uitspreek, oor my gesin, oor my vrou, my kinders, my familie, uitgespreek het, in Jesus Christus se naam, amen. Net daar, as dit van Satan afgekom het, is 'n leuen van Satan oor die lewe, is dit gebreek in Jesus Christus se naam. Baie belangrik. Jy moet die vlees en die geestelike wêreld kan goed en reg onderskei. Moenie net enige nonsens oor jou lewe aanvaar nie. Hier's baie mense wat self dink hulle is God. Mense wat hulle self opgeroep het in die naam van die Here, God het hulle nooit opgeroep nie. En as jy dan optree, God het jou nie 'n opdrag gegee nie, is dit 'n sonde wat tot die dood lei. Deuteronomium 18 vers 20 tot 22. As jy in die naam van die Here praat en optree, 2 of 3 getuies staan vir bevestig dit, het hulle jou dood gegooi met klippe. Dis 'n doodstraf sonde as jy in die naam van die Here praat en optree en God het jou nie opdrag gegee nie. En dit is wat daai tipe mense gevaarlik maak, want as hy ongehoorsaam is, as hy nie van God gestuur is, nie die opdrag van God ontvang het, die klaar Satan om daarbo aan vir ongehoorsaamheid, en Satan manifesteer deur mense soos hierdie. Verantwoordelikheid sal hy op die einde van die dag rekenskap gee op die dag, wanneer God oordeel en wanneer God optree. Maar jy wil nie hê dat sulke persoon 'n klomp leuns oor jou uitspreek wat nie van God, wat nie van die Heilige Gees afkom nie. Waak en bid daarteen. Pas op. Jy wil, al wat jy bid is, Here, u leer my die woord, volhard in my gebede, maar volhard in jou gebede, maar bid altyd dat my perfekte wil geskied. Dis al wat jy bid. Here, ek bid u perfekte wil oor my lewe. Of dit finansiëel is, of dit gesondheid is, of dit besigheid is, of dit 'n werk is, of dit 'n vrou of 'n man is, of dit kinders is, groot besluite. Bid net, Here, jy weet hoe lyk die dag van môre, lyk dit oor 'n dag, oor 'n week, oor 'n maand, oor 'n jaar. Jy weet tot wanneer Jesus Christus kom. Ek pleit vandag, Here, mag u perfekte wil oor hierdie besluit geskied. U perfekte wil, nie my wil, of ander mense se wil, of Satan se wil, of ander mense of hemelliggame se. Ek bid dat u perfekte wil oor my lewe skied. In Jesus Christus se naam, amen. Dis al wat God wil hê. Jy moet net uit die boot uit klim, hy sal die res doen. Definitief. Maar kom ons gaan, ek wil nie te lank haak hierso nie. In baie van ons kerke is geen sondebelydenis of bevryding gedoen voor die nagmaalbedienis nie. Baie van ons mense, baie van ons medebroers en susters weet nie eers wat sonde is nie, want niemand leer dit vir hulle nie. Hierdie halfhartige optredes is niks anders as 'n halwe waarheid nie. Alleen uit die put van die hel uit. Christene verstaan nie die erns van hierdie saak nie. Hoekom? Omdat hulle geestelik blind en doof is. Om die kruisiging, die opstanding en die offer van Jesus Christus as lam van God te verstaan, moet jy die Ou Testament in sy geheel ook kan verstaan. Jy moet kan verstaan wat sonde is. Jy moet kan verstaan wat genade is, waar dit vandaan kom. Baie van ons sogenaamde Christene gebruik nagmaal in die kerk, stap uit die kerk uit en gaan dan net verder aan met hulle sondige lewens. Hulle volhard in hulle sondige natuur. Daar's geen vrug en seën op hulle lewens nie. My liewe broer en suster, hulle maak 'n absolute bespotting van dit wat Jesus Christus aan die kruis vir ons kom doen het. God is heilig. Ons moet heilig lewe. Wat is heiligheid? Dit is die eindproduk van gehoorsaamheid. Sonder heiligheid sal niemand die koninkryk van God verkry nie. Jesus se kruisiging het 'n vleeslike en 'n geestelike betekenis. Verstaan jy? In vlees was hy mens, God wat vlees geword het. In gees is hy die lam van God, die offer vir ons sondes. Nou dis waar die Ou Testament inkom. Jy moet kan weet wat is doodstrafsondes, wat is nie doodstrafsondes. Daar was 35 van die doodstrafsondes. As jy dit gedoen het, 2 of 3 getuies staan vir bevestig, het hulle jou dood gegooi met klippe. Dis hoe dit in die Ou Testament gegaan het. So daar was nie 'n offer om te gee vir daai tipe sonde. Hulle het jou uitgehaal, jou gestenig, klaar. Maar daar's ander sondes wat hulle skuldoffers, sondeoffer wat hulle gebring het na die tempel toe, en wat die Lewiete en die hoofpriester wat hulle daai offers gevat het, soos 'n duif of 'n lam, en namens die sondes wat jy gedoen het, het hulle daai offer, die dier was die bloed vir die offer vir daai sondes gewees, soos 'n sonde wat nie tot die dood lei, as jy skinder, as jy tattoo opgesit het, wat is daar nog, as jy
iemand nie betaal het nie, 'n dagloner. Verstaan jy, daar was sonde wat nie tot die dood lei nie, en dan is daar sonde wat tot die dood lei. Ek noem dit doodstrafsondes, dis 35 sonde. Jy moet weet wat die onderskeiding is. Maar weet jy wat, in die Ou Testament het hulle jou doodgegooi met klippe. Dit was 'n doodstrafsonde as 2 of 3 getuies het gestaaf en bevestig. Vandag gooi ons jou nie dood met klippe nie. Daar vir jou genade. Die Bybel sê enige sonde vergeefbaar, behalwe as jy die Heilige Gees laster. Alright, baie belangrik. Maar jy moet weet, 'n gewone sonde wat nie 'n doodstrafsonde is nie, is net 'n geestelike deur vir Satan om aan te val, soos 'n tattoo. Dit is net 'n geestelike deur vir Satan om jou aan te val in daai kanale. Jy kan dit bely vir die Here om verskoning vra, en dis gebreek in Jesus Christus se naam. Alright. Maar as ons kyk na die doodstrafsonde, as jy voorhuwelikse seks, homoseksualiteit, Sabbatdag onheiliging, as jy aan 'n afgod offer, as jy met 'n dier seks het, as jy by jou pa se vrou slaap, daar 35 van daai sondes. As jy dit gedoen het, het hulle in die Ou Testament, het ek nou net gesê, met klippe doodgegooi, as 2 of 3 getuies staaf en bevestig. Vandag, onthou, Jesus Christus het God se koninkryk aarde toe gebring. As jy deur God se oë na hierdie wêreld kyk, is daar 2 geestelike koninkryke wat lynreg teenoor mekaar staan. God en Jesus se koninkryk, ons koninkryk, en natuurlik Satan en die Antichrist se koninkryk met al sy bose magte. Nou daar waar jy 'n doodstrafsonde, dis wat die woord sê, dis 'n doodstrafsonde. As jy daai sonde doen, is dit 'n sonde wat nie net 'n geestelike deur vir Satan oopmaak om jou aan te val nie, maar 'n geestelike deur wat toelaat dat Satan, 'n gevalle engel, 'n demoon fisies in jou siel en gees kom bly. Dis 'n doodstrafsonde. En dis hoekom as jy homoseksualiteit, hoe kan ek sê, as jy deel is van homoseksualiteit, dit gaan nie net oor die daad in vlees nie, dit gaan oor die daad in gees. Verstaan jy? Vir elke aksie in vlees is daar 'n reaksie op jou siel en gees. Dit is 'n doodstrafsonde. In die Ou Testament sou hulle jou doodgegooi het met klippe, as 2 of 3 getuies staaf en bevestig. Vandag gooi ons jou nie dood met klippe nie. Daar vir jou genade, maar die woord sê, gaan uit en sondig nie weer nie. So, dit hoekom die woord sê 2 Korintiërs 7:1, jy moet sondebelydenis kan doen, jy moet verantwoordelikheid kan vat vir daai sonde, dan moet jy outomaties bevryding ontvang, want daai demoon gaan nie jou liggaam uit vrye wil verlaat. Alright, daar's 'n gevalle engel, 'n bose mag. Dit wat 'n doodstrafsonde is. Dis nie net 'n geestelike deur om jou aan te val nie, maar 'n deur vir Satan om fisies binne jou te kom lewe, 'n gevalle engel, 'n demoon. En dit is waar bevryding inkom. Jesus Christus het ons voorkom stel in bevryding, en dit is waar die besetene van Gadara, daar's geen groter voorbeeld in die Bybel vir my van bevryding as die besetene van Gadara, wat Jesus vir Legio in die varke ingedryf het, en op die einde van die dag was daai persoon normaal soos ek en jy was, en soos ek en jy is. En dit wat belangrik is om te sien, hoe was die persoon voor en na bevryding. Dis goed wat nie erken word in ons kerke. Dinge word nie altyd reg gedoen binne ons kerke nie. En dit is hoekom jy moet verstaan, jy moet die Ou Testament kan verstaan om die Nuwe Testament, om Jesus se opstanding en sy offer aan die kruis en as lam van God. Jy moet dit kan verstaan. Jy moet kan weet waar Satan sy geestelike regte vandaan kry. Maar kom ons gaan aan. Daar's net een manier om die geestelike regte van Satan, van die sonde oor 'n mens te breek. En dit is deur sondebelydenis en bevryding. Daar's geen ander manier nie. Hoor julle wat ek vandag vir julle sê? Ja, God doen nog steeds wonderwerke en tekens. Hy is gister, vandag, môre altyd dieselfde. Maar ons moet by die riglyne bepaal van die woord van God hou en dit natuurlik gehoorsaam. Jesus het gesterf daarvoor. Om die Bybel te verstaan, moet jy weet hoe die vyand, hoe Satan aanval. Jy moet weet waar Satan sy geestelike regte vandaan kom. Verstaan jy? So, dis baie belangrik dat jy sal verstaan, dat jy vleeslik en geestelik na sonde sal kyk en sal weet, daar's vir elke aksie in vlees is daar 'n reaksie op jou siel en gees. En dit is hoekom ek sê altyd vir mense, jy glo in die Heilige Gees, dan sê hulle ja, dan sê kan jy die Heilige Gees sien, dan sê hulle nee. Dan sê ek nou net so, kom Satan en die bose magte ook na jou toe. Jy kan nie sien wat jou geestesoog is toe. En dit is hoekom die Bybel vir jou sê in Efesiërs 6:12, jou vyand is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke bose mag in die lig. Die probleem is nie die skepingswerk van God nie, maar die boosheid wat van binne af uit hulle uit manifesteer. Onthou, Satan kan jou geestelik aanval, maar hy kan jou ook vleeslik deur mense aanval. En dis hoekom die Here sê, 'n boom word aan sy vrugte ken. 'n Goeie boom kan die slegte vrugte dra, en 'n slegte boom ook die goeie vrugte. So aan hulle vrugte sal hulle uitgeken word. 2 Korintiërs 10:3-5. Ons lewe wel in vleeslike menslike liggame, maar beklei nie met aardse wapens. Ons wapens is die wapens van lig, dat vestings kan aftrek
en vestings kan vernietig. So baie belangrik, jou ware vyand is Satan en sy bose koninkryk. Dis wie en wat hy is. Nou ja, ek is amper klaar. Ek wil maar net vir julle sê, God se hart en liefde vir die mens is die volgende. Ek openbaar, want dit is die hart. God wil red, God wil verlos, God wil vrymaak, God wil genees, gesond maak, verandering bring. En dit wat ek vir jou sê, God se hart en liefde vir die mens is die volgende. Hy gee hierdie twee skrifte vir my om vir julle te gee. Esegiel 18 vers 23. Dit is beslis nie my wil dat die goddelose moet sterf nie, sê die Here my God. Dit is my wil dat hy hom bekeer van sy verkeerde dade en dat hy bly lewe. Dit was nog altyd die hart van God. Hierdie was in Esegiel 18 23. In die Nuwe Testament gee die Here 2 Petrus 3:9. Die Here stel nie die vervulling van sy belofte uit nie. Al dink party mense so, nee, hy is geduldig met julle, omdat hy nie wil hê dat iemand verlore gaan nie. Hy wil hê dat almal hulle moet bekeer. Dis wie en wat God is. Hy wil graag hê dat almal terugdraai na die Here toe, dat hulle hulle lewens regmaak, dat hulle in die lig en die waarheid van Jesus Christus leef. Bely as jy nagmaal verkeerlik gebruik het. Gaan na die Here toe en vra die Here om verskoning. Bely dit voor die Here in Jesus Christus se naam. En gaan kyk na Staan op vir Jesus, Stand Up for Jesus. Gaan kyk na die bevrydingskursus op Staan op vir Jesus en gaan kyk, gaan werk daardeur, stap 1, 2, 3 en 4, gaan kyk hoe die Here my ook gelei, hoe het hy my versterk. Dis nie Koert Jordaan wat jou vry maak, dis die Heilige Gees wat jou op die einde van die dag vry maak. Kyk geestelik en vleeslik daarna en laat die Here in jou gees en jou hart werk. Mag God se perfekte wil natuurlik ook in jou lewe geskied. Doen dit alles voordat jy nagmaal gebruik weer. Soek die waarheid in die aangesig van die Here op. En ek wil maar net vir julle almal sê, hier is my bevestiging op die maak van die leerstelling. Toe ek hierdie leerstelling moet maak, ek het vir die Here sit te bid en vra of ek het moet maak, toe die Here vir my hierdie skrif gegee, het ook so gestaaf en bevestig, en ek deel dit met julle, net om vir julle te wys, hoe staaf en bevestig die opdrag, die Here, die opdragte aan my, sodat julle ook kan weet, hoe werk die Here. Hier is my bevestiging op die maak van hierdie leerstelling, Jeremia 3 vers 4 en 5, en nou noem jy my skielik, my vader, en sê jy, u is my vriend, vandat ek 'n kind was, sal u vir altyd kwaad wees, vir altyd toornig wees. Dit is wat jy gesê het, maar jy het verkeerd bly doen, net waar jy kon. Sê, baie mense sê, God is hulle vader, baie mense sê, God is hulle vriend, en hulle is lief vir die Here en alles, maar hulle bly in sondes, hulle bly verkeerd lewe, hulle bly in sondes volhard. En hierdie die betekenis van die skrif, die uitleg wat ek van die Here af ontvang het, die bevestiging van my leerstelling, mense wat God met 'n halwe hart dien. Dit is belangrik dat jy sal gaan, dat jy gaan kos eet, dat jy sal mediteer, dat jy sal groei in hierdie woord, sal luister na die vermaanings en die skrifte wat vandag na jou toe gekom het. En my gebed vandag is dat God se perfekte wil in jou lewe sal skied. Nie Koert se wil nie Satan se wil nie ander mense of hemelliggame se wil, maar God se perfekte wil in jou lewe sal geskied. Dankie vir die voorreg om hierdie saad te kan plant. Aan die Here natuurlik kom al die lof en eer toe. Ek prys hom daarvoor. Mag almal geseënd wees. Mag die Shalom vrede van ons almagtige God oor ieder en elk van julle wees. Ek bid dit in Jesus Christus se kosbare naam. Amen. Amen.